Op 'n veiling deurdrenk van leksheid en arrogansie, vergesel die dogter van 'n nederige werktuigkundige haar pa om 'n motor ter waarde van 12 miljoen te inspekteer. Met vlamskerp oë en onverwagse moed ontdek sy dat die voertuig wat deur die miljoener aanbid word, 'n replika is en fluister, "Die motor is vals." Die onthulling ontketen die woede van die magtige hub, wat met minagting reageer en haar voor almal probeer verneder. Maar wat hy volgende doen, skok die wêreld en openbare waarheid wat veel dieper lê as enige bedrog. Die skroeiende son van Pretoria het die teerpad gestraf terwyl Lienke van der Merwe die verslete kep op haar krulkophare regskuif. Die 16-jarige meisie het met wakende oë toegekyk hoe haar pa, Andries, nog 'n herstelwerk aan die engine van 'n 1980 Chevette voltooi. Die werkswinkel van der Merwe dogter was in 'n eenvoudige deel van Gesina geleë, maar die reputasie van Andries se onberispelike werk en Lienke se verrassende tegniese vaardigheid het reeds verby die grense van Gauteng versprei. "Daar sy my kind. Gee daardie skroewedraaier aan, asseblief," het Andries gevra en sy hand, vol geries, uitgesteek. Lienke het die gereedskapstuk met presisie aangegee sonder om eers na die gereedskapskis te kyk. Haar oë, geoefen sedert sy 5 jaar oud was, het presies geweet waar elke stuk was. Daardie warm Januarie middag, terwyl die twee die werksdag afgesluit het die werkswinkel se telefoon gelei. Dit was 'n onbekende nommer met 'n Johannesburgse voorvoegsel. Andries het met agterdog geantwoord en sy hande aan die lap wat aan sy gordel gehang het, afgevee. Van der Merwe dogter werkswinkel, Andries praat. Aan die ander kant van die lyn het 'n indrukwekkende stem homself voorgestel as Gideon Miller, direkteur van die gesogte afslaershuis, eksklusiewe motorvoertuie in Johannesburg. Die huis se reputasie was selfs in die nederigste kringe van werktuigkundiges bekend. Dit was waar die skaarsste en waardevolste motors in Suid-Afrika tussen miljoeners en versamelaars verhandel is. Meneer van der Merwe, u naam het deur 'n buitengewone aanbeveling by ons uitgekom. Ons het 'n seldsame voertuig wat tegniese stawing benodig vir ons volgende veiling, 'n Alfa Romeo 8 2900 Touring Berlinetta van 1937. Daar word beraam dat daar slegs 5 in die wêreld bestaan. Die waardasie is om en by 12 miljoen rand. Lienke, wat die gesprek gedeeltelik kon hoor, het gesien hoe haar pa se oë rek. Andries se hand het die telefoon stywer vasgeklem. Maar hoekom ons? Johannesburg het honderde motorvoertuigkenners. Omdat ons iemand nodig het wat werklik klassieke meganika verstaan, nie net dokumente en sertifikate nie. U reputasie as 'n restaureerder van oorspronklike onderdele het ons bereik. En ons het gehoor dat u saam met u pa gewerk het, Jacobus van der Merwe, die koning van meganika, nie waar nie. Andries het swaar gesluk toe hy sy pa, wat 5 jaar gelede oorlede is, se naam hoor. Jacobus was 'n legende onder Suid-Afrikaanse werktuigkundiges, veral in die straatrenkringe van die 80s en 90s. Sy vaardigheid was byna misties, hy kon probleme identifiseer net deur na die klank van 'n engine te luister. Ja, ek het 20 jaar lank saam met my pa gewerk. En nou werk ek saam met my dogter. Uitstekend. Ons wil julle albei hê. Ons kan alle reis- en verblyfkostes dek, asook 'n aansienlike betaling vir die stawing. Nadat hy afgelei het Andries na Lienke gekyk met 'n mengsel van opgewondenheid en bekommernis. My kind, jy sal nie glo wat sopas gebeur het nie. Die volgende dag het pa en dogter op die eerste vlug na Johannesburg geklim, met slegs 'n tas klere en 'n klein kissie met gespesialiseerde gereedskap wat Andries as noodsaaklik vir enige ernstige evaluering beskou het. Die kontras tussen die eenvoudige lewe wat hulle gelei het en die leksheid van die hotel waar hulle in Sandton gehuisves is, was verbuisterend. Lienke het nog nooit soveel handdoeke vir 'n enkele badkamer gesien nie, of 'n yskassie wat so volgepak was asof hongersnood enige oomblik kon toeslaan. Pa, hier is selfs ingevoerde sjokolade, het sy opgemerk terwyl sy die kamer met tienernuuskierigheid verken het. Andries het geglimlag, maar sy uitdrukking het bekommerd gebly. Lienke, môre moet ons voorbereid wees. Hierdie is mense wat anders as ons is. Hulle mag ons dalk nie goed behandel nie. Die meisie het haar verkenningstog gestaak en na haar pa gekyk. As gevolg van ons klere? Of omdat ek 'n meisie is? Vir al daardie redes. En omdat ons vir hulle net werknemers is. Dit is 'n wêreld waar dit gaan oor hoeveel jy het, nie wat jy weet nie. Andries het op die bed gaan sit en sy leesbril aangesit om 'n paar dokumente te bestudeer wat hy oor die motormodel wat hulle sou evalueer, saamgebring het.
Jou oupa het altyd gesê geld verander 'n mens van buite, maar dis jou karakter wat bepaal of die verandering ten goeie of ten kwade sal wees. Daardie nag kon Lienke skaars slaap. Haar gedagtes het gewissel tussen die opwinding om een van die skaarsste motors ter wêreld te sien en die vrees oor hoe hulle by die geleentheid behandel sou word. Sy het die model op haar selfoon nagevors, gefassineer deur die tegniese besonderhede van die Alfa Romeo. Haar oupa Jacobus het haar alles geleer van Italiaanse motors, sy persoonlike passie. Toe die dag aanbreek, het Lienke en Andries hul beste klere aangetrek, wat steeds eenvoudig was, 'n goed versorgde denim en 'n formele hemp vir albei. Andries het selfs 'n das saamgebring wat hy selde gedra het. Die veilingslokaal was 'n historiese herehuis in Sandton, omskep in 'n saal vir eksklusiewe geleenthede. Toe hulle die ingang nader, het Lienke dadelik opgemerk hoe hulle uit die toon val. Mans in onberispelike pakke en vroue met glinsterende juwele het in die lokaal rondbeweeg, glase vonkelwyn in die hand, met ingehoue lag, maar duidelike uitdrukkings van meerderwaardigheid. By die ontvangs het 'n vrou in 'n swart pak en 'n uitdrukkinglose gesig hulle van kop tot tone bekyk. "Kan ek help? Ek is Andries van der Merwe, die werktuigkundige wat gehuur is vir die stawing van die Alfa Romeo." Die vrou het 'n lys geraadpleeg en haar uitdrukking het effens verander. "O ja. Die tegnisie. Gebruik asseblief hierdie ondersteuningsspan kentekens en wag in daardie area." Sy het na 'n hoek ver van die hoofsaal gewys, duidelik bedoel vir personeel, nie gaste nie. Terwyl hulle na die aangeduide plek gestap het, het Lienke die kyke opgemerk. Sommige van nuuskierigheid, ander van skaars verborge minagting. 'n Elegante dame het selfs haar ontwerpershandsak nader getrek toe hulle verbyloop. "Is julle verdwaal?" 'n Man van ongeveer 50, geklee in 'n pak wat waarskynlik meer as 3 maande se omset van die werkswinkel gekos het hulle met 'n neerbuigende glimlag genader. "Nee, meneer. Ons is die tegnisie wat gehuur is vir die stawing van die Alfa Romeo," het Andries beleefd geantwoord. "O, natuurlik. Julle is die werktuigkundiges." Die man het die woord uitgespreek asof dit iets eksoties was. "En hierdie moet jou assistent wees." Hy het na Lienke met 'n vaag gebaar gewys. "Hierdie is my dogter, Lienke van der Merwe. My vennoot in die werkswinkel en, ek kan u verseker, met 'n tegniese kennis wat baie mense hier sou verras." Die man het gelag, 'n kunsmatige en irriterende klank. "Hoe skattig 'n tienerwerktuigkundige. Johannesburg is werklik vol rariteite." Hy het weggestap voordat Andries kon antwoord. Uiteindelik is hulle na 'n afgesonderde area gelei waar die voertuig onder sorgvuldig geplaaste ligte uitgestal is. Die Alfa Romeo was werklik indrukwekkend, geboë en elegante lyne, 'n onberispelike donkerrooi verf, 'n karamelkleurige leer binnekant wat noukeurig bewaar is. Met die eerste oogopslag het dit gelyk of dit direk uit 1937 gekom het. "Dis pragtig," het Lienke gefluister terwyl sy die voertuig met analitiese oë omsirkel het. "Ja, dis magnifiek," het Andries saamgestem en reeds sy gereedskapskis oopgemaak. "Kom ons begin met die basiese en gaan dan oor na die besonderhede." Terwyl hulle gewerk het, het sommige gaste gestop om te kyk, asof hulle 'n dieretuin-uitstalling dophou. Fluisterende opmerkings het Lienke se ore bereik. "Hoekom het hulle sulke eenvoudige mense vir so 'n motor gehuur? Hulle sê haar pa het by 'n bekende renwerktuigkundige geleer. Dit was seker die goedkoopste opsie." Lienke het die opmerkings geïgnoreer en op haar werk gefokus. Haar dun, behendige vingers het elke komponent met eerbied en presisie aangeraak. Sy het die materiale, die swyslasse, die afwerkings nagegaan, terwyl haar pa die engine en die meganiese komponente ondersoek het. Na byna 2 ure se noukeurige inspeksie het Gideon Miller, die direkteur van die afslaershuis, hulle genader, vergesel van 'n lang man met 'n indrukwekkende teenwoordigheid. Selfs sonder voorstellings het Lienke onmiddellik Etienne Du Plessis herken, die miljarder uit die tegnologiesektor wie se foto's sy in tydskrifte en nuuswebwerwe gesien het. Die man wat 'n ryk uit niks opgebou het, wat uit 'n arm woonbuurt in Johannesburg gekom het om die hub van die grootste tegnologiemaatskappy in Afrika te word. "So, dit is die beroemde Alfa Romeo." Etienne se diep stem het deur die ruimte weergalm. Sy oë het geglinster met 'n mengsel van ambisie en bewondering terwyl hy die voertuig bekyk het. "Meesterstuk." "Sonder twyfel, meneer Du Plessis," het Gideon met eerbied geantwoord. "Meneer van der Merwe en sy dogter voltooi die tegniese stawing, maar ons het reeds al die dokumentasie wat deur Alfa Romeo se eie kenners geverifieer is.
Alles is in orde vir môre se veiling. Etienne het die motor genader en sy hand saggies oor die enjinekap gestreel. Jy weet, Gideon, toe ek 'n kind in Soweto was, het ek uitknipsels uit tydskrifte met foto's van motors soos hierdie versamel. Ek het gedroom dat ek eendag nie net een sou kon aanraak nie, maar besit. Hy het geglimlag, 'n glimlag wat nie sy oë bereik het nie. Nou staan ek op die punt om hierdie juweel by my versameling te voeg. Dit was op hierdie oomblik dat Lienke, wat die klinknaels onder die paneelbord van naderby bekyk het, haar hart voel versnel het. Iets was nie reg nie. Die klinknaels het 'n millimeter presisie gehad wat onmoontlik was vir die handearbeid van daardie era. Sy het haar oupa se woorde onthou, ou motors het 'n siel, Lienke. Hulle het onvolmaaktehede wat stories vertel. As iets te perfek lyk, wees agterdogtig. Sy het 'n blik na haar pa gegooi, wat die engine se reeksnommers ondersoek het. Aan Andries se gefronste voorkop kon Lienke sien dat hy ook iets vreemds opgemerk het. Meneer Du Plessis, het Gideon voortgegaan, soos ons ooreengekom het, sal die openingsbod 10 miljoen wees, maar ons verwag dat dit maklik 12 miljoen sal oorskry. Dit is immers een van slegs 5 bestaande eksemplare in die wêreld. Etienne het geknik, sy uitdrukking het gewys dat die geld irrelevant was in die lig van die prestige wat hierdie aankoop hom sou bring. Dit sal sonder twyfel die hoogtepunt van my versameling wees. Die definitiewe bewys van hoe die lewe kan verander. Terwyl die mans gesels het, het Lienke haar inspeksie voortgesit, nou met dubbele aandag. Sy het 'n klein vergrootglas wat sy altyd by haar gedra het, gebruik om die verf van naderby te ondersoek, en het die teenwoordigheid van verbindings opgemerk wat eenvoudig nie in die 1930 is bestaan het nie. Die onderstelnommers het op hul beurt mikroskopiese merke van laserhergrafering getoon, 'n tegnologie wat eers dekades later sou verskyn. Die gevolgtrekking was onvermydelik, die motor was 'n replika. Ongelooflik goed gemaak, 'n kunswerk op sigself, maar beslis nie die oorspronklike van 1937 nie. Lienke het 'n knop in haar maag gevoel. Die miljarder was op die punt om 12 miljoen te betaal vir 'n vervalsing. Dit maak nie saak hoe ryk hy was nie, niemand verdien om so bedrieg te word nie. Sy het na haar pa gekyk, wat notas in sy verslete notaboek gemaak het. Hy het dit ook agtergekom. Etienne Du Plessis het ongeduldig nader gekom. En toe, is die motor gereed vir die veiling. Ek moet my deelname bevestig. Andries het gehuiwer en na sy dogter gekyk. Jare se eerlike werk het hom geleer om altyd die waarheid te praat, maar hy het ook geweet hoe gevaarlik dit kon wees om magtige mense te gaan. Mense wat sy reputasie met 'n enkele telefoonoproep kon vernietig. Toe sy haar pa se huiwering sien, het Lienke 'n besluit geneem. Sy het Etienne Du Plessis genader en met 'n lae, maar ferm stem die woorde gesê wat die koers van hul lewens sou verander. Die motor is vals. Die selfversekerde glimlag op die miljarder se gesig het gevries en stadig verander in 'n uitdrukking van ongeloof. Sy oë, voorheen vriendelik, het so hard soos klip geword. Wat het jy nou net gesê, my siekind? Die luukse atmosfeer van die veilingsaal het op daardie oomblik gelyk of dit vries. Lienke het gevoel hoe al die oë op haar gerig word, maar sy het haar houding behou. Jare se waarneming van haar oupa Jacobus en haar pa wat moeilike situasies die hoof bied, het haar geleer dat 'n mens nie voor die waarheid moet terugdeins nie. Pardon. Etienne Du Plessis se stem was laag, beheerst, maar met 'n latente woede wat Gideon Miller langs hom bleek laat word het. Die motor is 'n replika, meneer Du Plessis, het Lienke herhaal, nou 'n bietjie harder, terwyl sy die miljarder se blik vasgehou het. 'n Uitsonderlike replika terloops, maar beslis nie 'n oorspronklike Alfa Romeo van 1937 nie. Du Plessis het na Gideon gekyk, wat net so verbaas soos hy gelyk het. Die direkteur van die afslaershuis het swaar gesluk voordat hy gepraat het. Verskoon my, maar dit is onmoontlik. Ons het al die dokumentasie, sertifikate van Alfa Romeo self, eienaarsgeskiedenis, alles geverifieer deur ons span internasionale kenners. Andries van der Merwe het 'n tree vorentoe gegee en homself langs sy dogter geplaas. Dokumente kan vervals of gemanipuleer word, meneer Miller. Maar ingenieurswese lieg nie. Die klinknaels van hierdie voertuig toon die presisie van Ginch-masjiene, tegnologie wat eenvoudig nie in 1937 bestaan het nie. Die verf bevat sintetiese komponente wat eers in die 1980 is ontwikkel is. En die reeksnommers is met lasertegnologie hergrafeer, het Lienke voltooi en na die area onder die enjinekap gewys.
As u met hierdie vergrootglas kyk, sal u die kenmerkende mikromerke van moderne lasergrafering sien. In 1937 is die nommers met die hand gestempel, met klein, natuurlike onvolmaaktheden. Etienne du Plessis se gesig, wat reeds 'n uitdrukking van ongeloof gehad het in iets skrikwekkends verander. Dit was nie net woede nie, dit was 'n mengsel van vernedering, ontkenning en absolute minagting. Het jy enige idee, het hy begin, sy stem gevaarlik laag, terwyl hy nader aan Lienke beweeg het, wat jy sê? Suggereer jy dat ek, Etienne du Plessis, op die punt was om soos 'n volslaa idioot bedrieg te word? Meneer, dit is nie 'n persoonlike kwessie nie, het Andries probeer, maar is deur 'n skielike gebaar van die miljarder onderbreek. Stilte. Du Plessis het na Gideon gedraai. Wie is hierdie mense? Hoekom het jy 'n buurtwerktuigkundige en sy tienerdogter gebring om 'n mening oor 'n voertuig van hierdie omvang te gee? Gideon het vasgekeer gelyk. Wel, hul reputasie as kenners in klassieke meganika is uitstekend. Sy pa, Jacobus van der Merwe, was 'n liggende onderrestaureerder sê. Jacobus van der Merwe. Du Plessis het 'n droë lag gegee. Die onwettige straatrenjaer. Is dit die verwysing wat jy gebruik het? Werktuigkundiges uit 'n township om 'n voertuig van miljoene te evalueer. Lienke het haar bloed voel kook toe sy hoor hoe haar oupa minag word. Jacobus van der Merwe was veel meer as 'n straatrenjaer. Hy was 'n man wat die siel van engines verstaan het, wat met groot name in die Suid-Afrikaanse motorsport gewerk het, ten spyte van sy nederige herkoms. My oupa, het sy gesê, haar stem bewend nie van vrees nie, maar van ingehoue verontwaardiging, kon enige fout in 'n engine net aan die klank identifiseer. En hy het my geleer dat integriteit geen prys het nie. Du Plessis het haar met 'n koue glimlag aangekyk. Hoe roerend 'n tiener wat haar oupa se nalatenskap verdedig. Hy het na die aanwesiges gedraai, wat nou 'n klein kring om hulle gevorm het. Kyk hier, menere, 'n 16-jarige meisie bevraagteken die egtheid van 'n voertuig wat deur kenners van 3 kontinente geverifieer is. 'n gemompel het deur die groep gaste gegaan. Sommige het opreg geïntrigeerd gelyk, ander het duidelik die onverwagse skouspel geniet. Meneer Du Plessis, het Lienke weer probeer, ek probeer u nie beledig nie. Ek probeer net. Aandag trek, het hy snydend voltooi. Of het jou pa dalk 'n geleentheid gesien om maklike geld te maak? Hoeveel verwag jy moet ek betaal vir jou stilswye, van der Merwe? Want, laat my raai, na die veiling sou jy met hierdie kommerwekkende beweringe vorendag kom en 'n diskrete skikking voorstel, nie waar nie? Andries het bleek geword. Beskuldig u my van poging tot afpersing? Nooit in my lewe nie. Spaar my die verontwaardiging, het Etienne hom onderbreek. Ek ken mense soos julle goed. Ek het uit die township gekom, onthou. Ek het groot geword omring deur opportuniste wat enigiets vir geld sou doen. Gideon Miller het al hoe meer ongemaklik gelyk. Menere, asseblief, kan ons dit in 'n meer private omgewing bespreek? Daar is niks om te bespreek nie, het Du Plessis verklaar. Sy stem was nou yskoud, berekenend. Hierdie twee is nie hier welkom nie. En ek stel voor dat eksklusiewe motorvoertuie heroorweeg wie hulle vir hulle tegniese stawings huur. Lienke het besef wat besig was om te gebeur. Die miljardêr het nie net die waarheid verwerp nie, hy het probeer om hulle heeltemal stil te maak. Die ontkenning op sy gesig, die manier waarop sy hande effens gebewe het, alles het daarop gedui dat dit nie net gekrenkte trots was nie. Dit was iets dieper, meer viskeraal. Jy spandeer meer aan konsultasies in 'n week as wat hierdie gesin in 10 lewens sal sien, het Etienne voortgegaan, nou gerig aan die ander ryk gaste. En tog het hierdie meisie die vermetelheid om te beweer dat al die kenners verkeerd was. Dat sy met haar studente vergrootglas ontdek het wat niemand anders gesien het nie. Terwyl die miljardêr gepraat het, het Lienke haar hand diskreet in die sak van haar denim laat gly. Haar selfoon het alles opgeneem sedert die oomblik dat sy die eerste teenstrydighede in die voertuig opgemerk het. 'n Praktyk wat haar oupa altyd aanbeveel het, as jy iets verkeerds vind, dokumenteer dit. Die geheue val, maar rekords bly. Boonop het sy reeds elke tegniese bewys wat haar bewering gestaaf het, in detail gefotografeer. Die te perfekte klinknaals, die mikroskopiese lasermerke op die reeksnommers, die samestelling van die verf sigbaar onder 'n spesifieke lig wat haar pa altyd by hom gedra het. Meneer, het Andries weer probeer, sy stem nou ferm ten spyte van die sigbare spanning op sy skouers, ek verstaan u frustrasie.
Maar as 'n professionele persoon kan ek nie tegniese bewyse ignoreer nie. Ek stel voor dat u ander onafhanklike kenners vir 'n tweede opinie hier. Ander kenners. Etienne het gelag in koue en berekende klank. Waarvoor? Om geloofwaardigheid aan hierdie absurde beskuldigings te gee. Nee, Van der Merwe. Wat ek gaan doen, is om seker te maak dat jy en jou dogter nooit weer in enige gerespekteerde werkswinkel in hierdie land werk nie. Die dreigement het soos 'n giftige wolk in die lug gehang. Lienke het 'n koue rilling gevoel. Haar pa was 'n eerlike man wat sy reputasie met dekades se harde werk opgebou het. Die werkswinkel was die gesin se broodwinning sedert haar ma se dood 5 jaar tevore. Dreig u my, meneer Du Plessis? Andries se stem was verbasend kalm. Ek stel bloot 'n feit vas, het die miljarder geantwoord en die moue van sy Italiaanse syhemp reggeskuif. Dade het gevolge. U dogter is duidelik buite haar diepte hier en u moet heroorweeg voordat u uself en haar in die skande steek. Dit was op hierdie oomblik dat Lienke iets opgemerk het wat haar aandag ontglip het. Haar pa het, terwyl hy gepraat het, strategies deur die saal beweeg. Hulle was nou naby 'n area waar ander klassieke voertuie vir die volgende dag se veiling uitgestal is. En Andries se ervare blik het diskreet oor elkeen van hulle gegaan. Deur haar pa se blik te volg, het Lienke verstaan wat hy sien. Soortgelyke patrone van verdagte perfeksie. Dieselfde tekens van moderniteit vermom as historiese egtheid. Dit was nie net die Alfa Romeo nie, daar was ander voertuie met soortgelyke aanduidings dat hulle buitengewone replikas was wat as oorspronklikes verkoop is. Die situasie was veel groter as wat hulle gedink het. Intussen het die konfrontasie voortgeduur. Etienne Du Plessis het nog nader gekom, sy intimiderende houding nou heeltemal op Lienke gerig. Het jy enige idee wie ek is, my siekind? Wat ek met 'n enkele oproep kan doen? Ek het 'n ryk uit niks gebou. Mense soos jy werk vir mense soos ek, nie andersom nie. Dit was toe dat Lienke 'n besluit geneem het. Sy het vinnige boodskap op haar selfoon getik, steeds in haar sak, aan haar beste vriendin, Carly in Pretoria. Carly was 'n intern by die SAPS en het kontakte met ondersoekende joernaliste. Die boodskap was eenvoudig, maar dringend. Ek is by die eksklusiewe motorvoertuie veiling in Jap. Miljarder Etienne Du Plessis op die punt om vals motor vir 12 miljoen te koop. Word gedreig omdat ek die waarheid onthul het. Het 'n ondersoekende verslaggewer hier nodig nou. Dis ernstig. Adres Martinelli Herreis, Santon. Terwyl sy die boodskap gestuur het, het Lienke haar blik op Etienne gehou, sonder om vrees te toon. Sy het geweet sy was reg, dat die bewyse onweerlegbaar was, en dat wat op daardie oomblik gebeur het, presies die soort onreg was waarteen haar oupa altyd geveg het. Meneer Du Plessis, het sy gesê, haar stem nou verbasend ferm, ek verstaan dat hierdie nuus moeilik is om te aanvaar. Maar glo my, ons probeer u help, nie benadeel nie. Help? Etienne het die woord amper uitgespoeg. Etienne van Gesina wil my help. Vir my wat 'n maatskappy ter waarde van 40 miljard gebou het. Hy het nog Gideon gedraai. Ek wil hierdie twee hier uit hê. Nou. En hulle kan enige betaling vergeet. Gideon duidelik verdeel tussen die vrees om sy belangrikste kliënt te beledig en die groeiende vermoede dat daar dalk waarheid in die Van der Merwe se beweringe was, het gehuiwer. Miskien moet ons die bewyse wat hulle genoem het, nagaan, meneer Du Plessis. Net vir die sekerheid. Daar is niks om na te gaan nie. Die miljarder se stem het nou deur die saal weergalm en nog meer aandag getrek. Internasionale dokumentasie, egtheidssertifikate, eienaarsgeskiedenis, alles is minder werd as die opinie van 'n meisie met 'n speelgoed vergrootglas. Andries van der Merwe, wat tot dusver kalm gebly het, het uiteindelik sy geduld verloor. Sy gesig, gewoonlik rustig, het rooi geword. My dogter gee nie 'n opinie nie, meneer Du Plessis. Sy bied konkrete tegniese bewyse aan. Bewyse wat enige ware kenner binne minute kan bevestig. U mag 'n miljarder wees, maar dit verander nie wetenskaplike feite nie. 'n Gespanne stilte het oor die saal neergedaal. Die ander gaste, wat tot dusver die toneel met 'n mengsel van vermaak en ongemak dopgehou het onder mekaar begin mompel. Sommige was blykbaar versamelaars wat ook aan die veiling sou deelneem. Maak wat jy sê enige sin, juffrou. 'n Bejaarde heer, wat op 'n elegante kierie leun, het nader gekom. Ek stel belang in 3 voertuie van hierdie veiling, insluitend 'n Mercedes wat aan 'n Duitse diplomaat behoort het.
Voordat Lienke kon antwoord, het Etienne Du Plessis ingegryp. Asseblief, meneer Steyn, moenie aandag gee aan hierdie sirkus nie. Die reputasie van eksklusiewe motorvoertuie is bo alle verdenking. Ek sal nie toelaat dat twee opportuniste 'n geleentheid van hierdie omvang verwoes nie. Meneer Steyn het egter nie oortuig gelyk nie. Sy skerp oë het van Etienne na Lienke en Andries gegaan. Op my ouderdom het ek geleer om na alle kante te luister voordat ek 'n oordeel vel. As daar bewyse van onreëlmatighede is, het almal hier die reg om daarvan te weet. Ander versamelaars het begin naderkom, nou opreg bekommerd. Miljoene rande was immers op die spel. En niemand, selfs nie die ultra-rykes nie, het van die idee gehou om bedrieg te word nie. Dit is belaglik, het Etienne aangedring, alhoewel sy toon nie meer so selfversekerd was nie. Oorweeg julle almal werklik die beweringe van 'n tiener sonder enige formele kwalifikasies? My dogter het dalk nie geraamde diplomas teen die muur nie, het Andries met trots geantwoord, maar sy het 3 generasies se meganiese kennis in haar bloed. En nog belangriker, sy het integriteit. Dit was op hierdie kritieke oomblik dat die deure van die saal oopgegaan het. 'n Klein span het die vertrek binnegekom, gelei deur 'n verslaggewer met 'n vasberade uitdrukking wat Lienke onmiddellik herken het, Anneliese Botha, bekend vir haar ondersoekende verslae oor skandale wat die magtiges betrek. Carly het dit reg gekry. In rekordtyd. Goeienaand, het Anneliese aangekondig en direk na die middel van die toneel gestap met 'n mikrofoon in haar hand en 'n kameraman wat haar gevolg het. Ons het 'n wenk ontvang oor moontlike onreëlmatighede by hierdie veiling van klassieke voertuie. Kan iemand vir ons verduidelik wat aan die gang is? Die kleur het uit Etienne Du Plessis se gesig verdwyn. Gideon Miller het gelyk of hy op die punt was om flou te word. En Lienke, vir die eerste keer sedert sy daardie 3 noodlottige woorde, "U motor is vals," uitgespreek het gevoel dat die waarheid 'n kans gehad het om te seëvier. Etienne Du Plessis se uitdrukking het in 'n masker van ingehoue woede verander. Sy oë, voorheen berekenend, het nou met 'n viscerale woede gebrand terwyl die span hulself posisioneer het. Anneliese Botha, die ondersoekende verslaggewer, het vorentoe beweeg met die selfvertroue van iemand wat al voorheen magtige mense die hoof gebied het. Goeienaand almal. Ek is Anneliese Botha van die program Die Waarheid blootgelê. Ons het inligting ontvang oor moontlike bedrog wat klassieke voertuie by hierdie veiling betrek. Kan iemand vir my verduidelik wat aan die gang is? Die kameraman het sy fokus aangepas en die gespanne uitdrukkings van die aanwesiges vasgevang. Die uitsending was regstreeks, soos die klein rooi liggie op die kamera verklap het. Gideon Miller was die eerste om van die skok te herstel. Met jare se ondervinding in openbare betrekkinge, het hy vinnig sy beste kommersiële glimlag opgesit. Juffrou Botha, daar was duidelik 'n misverstand. Ons hou 'n private geleentheid en het geen vervilming gemagtig nie. Hy het diskreet na sekuriteitswagte naby die ingange gewys. Eintlik het meneer Steyn, die bejaarde versamelaar, ingegryp, glo ek ons almal sal graag wil hoor wat hierdie jong werktuigkundiges te sê het. Ons praat immers van beleggings van miljoene. Ander versamelaars het instemmend gemompel. Die teenwoordigheid van die kameras het die dinamika van die omgewing heeltemal verander. Wat voorheen 'n ongelyke konfrontasie tussen 'n magtige miljarder en 2 werktuigkundiges van nederige herkoms was, het nou in 'n openbare skouspel verander waar die waarheid die uiteindelike prys sou wees. Etienne Du Plessis het 'n tree vorentoe gegee en probeer om beheer oor die situasie terug te neem. Dit is heeltemal absurd. U dring 'n private geleentheid binne gebaseer op ongegronde beweringe van 'n tiener sonder enige kwalifikasies. Anneliese het haar nie laat intimideer nie. Meneer Du Plessis, dit is 'n plesier om u persoonlik te ontmoet. Ek is bewus van wie al die betrokke partye is. Sy het na Lienke en Andries gedraai. Kan julle presies verduidelik wat julle bekommernisse oor die voertuie by hierdie veiling is? Voordat Etienne weer kon ingryp, het Lienke 'n tree vorentoe gegee. Die bewing in haar hande het bedaar. Nou was dit die oomblik van waarheid. My pa en ek is gehuur om 'n Alfa Romeo 8 2900 van 1937 ter waarde van 12 miljoen rand tegnies te staaf. Tydens ons ontleding het ons konkrete bewyse ontdek dat die motor nie oorspronklik is nie, maar 'n uiters gesofistikeerde replika. Watter soort bewyse, het Anneliese gevra en die mikrofoon uitgesteek. Ek kan wys as ek mag. Lienke het haar selfoon uit haar sak gehaal en die foto's wat sy geneem het, oopgemaak. Hier is die klinknaels onder die paneelbord.
Hulle het millimeter presisie, onmoontlik vir die handearbeid van daardie tyd. Hier die reeksnommers met mikroskopiese merke kenmerkend van lasergravering, 'n tegnologie wat eers dekades later sou verskyn. En op hierdie foto met spesiale beligting kan ons verbindings in die verf sien wat eers in die 80's ontwikkel is. Die kameraman het nader gekom om die beelde op die selfoonskerm vas te vang. Anneliese het die foto's aandagtig ondersoek. En hoe is julle seker van hierdie beweringe? Andries het hierdie keer geantwoord, my dogter en ek is die derde generasie van 'n familie van gespesialiseerde werktuigkundiges. My pa, Jacobus van der Merwe, het meer as 40 jaar lank met die restaurasie van klassieke voertuie gewerk. Hy het spesifieke tegnieke ontwikkel vir die identifisering van oorspronklike onderdele teenoor replikas. Tegnieke wat ek my dogter geleer het sedert sy oud genoeg was om 'n skroewedraaier vas te hou. Een van die afslaershuis se bestuurders, sigbaar senuweeagtig, het nader gekom. Dit is absurd. Ons het al die geverifieerde dokumentasie, internasionale sertifikate, volledige eienaarsgeskiedenis hê. Dokumente kan vervals word, het Lienke met verrassende kalmte geantwoord. Fisika en chemie nie. Die wetenskap lieg nie. Die kamera het alles vasgevang. Miljoene Suid-Afrikaners het regstreeks toegekyk hoe 'n tiener die establishment van die ultra-rykes uitdaag met niks anders as tegniese kennis en moed nie. Etienne du Plessis, wat die openbare betrekkinge ramp wat besig was om te ontvou, besef het 'n ander benadering probeer. Sy gesig het 'n uitdrukking van berekende neerbuigendheid aangeneem. Kyk, ek verstaan dat die meisie dalk verward is. Miskien het sy iets gesien wat sy verkeerd geïnterpreteer het. Dit is verstaanbaar. Ons praat immers van uiters tegniese besonderhede wat kenners met dekades se internasionale ervaring reeds geverifieer het. Lienke het haar bloed voel kook. Die poging om haar te verkleineer was so deursigtig as wat dit aanstootlik was. Meneer du Plessis, voordat u 12 miljoen spandeer, wil u nie weet hoekom die reeksnommers hergrafeer is met lasertegnologie wat eers in 1970 uitgevind is nie. Haar stem het deur die saal weergalm. Hard genoeg vir al die versamelaars teenwoordig om te hoor. Hard genoeg vir die miljoene kykers tuis om presies te verstaan wat op die spel was. Die miljardeur se reaksie was selfs meer skokkend as sy aanvanklike intimidasie. In plaas daarvan om terug te deins, het hy die insette verhoog en 'n skouspelagtige sosiale selfmoord voor die kameras gepleeg. Ek gaan nie lesse oor klassieke motors aanvaar van 'n meisie wat waarskynlik nog nooit in iets getrap het wat meer kos as die huur van haar woonstel nie. Doodse stilte het oor die vertrek neergedaal. Die persoonlike en klassistiese aanval, regstreeks aan die hele land uitgesaai, het almal oombliklik sprakeloos gelaat. Selfs Gideon Miller het sy oë toegemaak, soos iemand wat 'n onvermydelike ramp voorsien. Anneliese Botha, ervare in die dekking van hoë-profiel konfrontasies, het haar professionele kalmte behou, maar haar oë het die skok voor die bevooroordeelde uitbarsting gewys. Meneer du Plessis, suggereer u dat die tegniese geldigheid van die waarnemings afhang van die sosiale klas van die persoon wat dit maak. Die miljardeur het sy fout besef, maar dit was te laat. Die woorde het reeds ontsnap, vir ewig deur die kameras vasgevang. In 'n oomblik van verskriklike helderheid het hy verstaan dat hy die vooroordeel wat hy altyd onder die fasade van 'n selfgemaakte man weggesteek het, in die openbaar geopenbaar het. Hy het homself herstel en probeer om die skade te beheer. Ek sê bloot dat ek meer vertroue het in internasionaal erkende kenners as in amateurs. Amateurs? Andries van der Merwe se stem het ferm geklink. Ek het 25 jaar se ondervinding. My dogter het in 'n werkswinkel groot geword en by haar oupa geleer, een van die grootste kenners van klassieke meganika in hierdie land. Wat ons hier het, is nie 'n kwessie van kwalifikasies nie, meneer du Plessis, maar van integriteit. Die stryd het voortgeduur toe 'n middeljarige man in 'n onberispelike pak sy pad deur die aanwesiges gebaan het. Sy uitdrukking was ernstig. Ek is Riaan Burger, bedryfsdirekteur van eksklusiewe motorvoertuie. In die lig van die beweringe wat aangebied is, magtig ek 'n volledige en onafhanklike tegniese verifikasie van die betrokke voertuig. Etienne het woedend na Riaan gedraai, jy kan nie ernstig wees nie. Gaan jy toelaat dat hierdie sirkus voortgaan? Meneer du Plessis, het Riaan met professionele fermheid geantwoord, die eeueoue reputasie van ons huis hang af van die absolute integriteit van elke item wat ons opvuil. As daar twyfel bestaan, hoe onwaarskynlik dit ook al mag lyk, is dit ons plig om dit te verifieer.
Intussen het Lienke opgemerk dat haar pa diskreet deur die saal beweeg en kortliks ander uitgestelde voertuie ondersoek het. Andries het klein notas in sy verslete notaboek gemaak. Toe hul oë mekaar kruis, het sy verstaan, dit was nie net die Alfa Romeo nie. Daar was ander. Riaan het Andries geroep, ek glo ons moet die verifikasie na ander voertuie uitbrei. Daar is soortgelyke patrone in ten minste 8 motors op hierdie veiling. Die spanning in die omgewing het eksponensieel toegeneem. As dit voorheen een bevraagtekende voertuig was, was die legitimiteit van die hele veiling nou op die spel. Die aanwesige versamelaars, van wie baie uit ander provinsies en lande vir die geleentheid gereis het bekommerde kyke uitgeruil. Dit is belaglik. Etienne Du Plessis kon sy woede nie meer wegsteek nie. Hy het Riaan genader en sy stem verlaag, maar nie genoeg om die sensitiewe mikrofone van die span te ontduik nie. Ek eis dat jy hierdie twee en die span onmiddellik uitgooi. Andersins sal ek nooit weer met julle sake doen nie, en ek waarborg dat baie van my vriende ook nie sal nie. Riaan het bleek geword voor die eksplisiete dreigement, maar het ferm gebly. Meneer Du Plessis, ek verstaan u frustrasie, maar niks. Die pa sal nooit weer 'n gerespekteerde werk in die motorbedryf kry nie. Ek het kontakte by al die groot motorvervaardigers, by al die afslaershuise. Een woord van my en hulle is klaar. Anneliese Botha, wat elke woord van die dreigement opgevang het na die kamera gedraai. Die kykers het sopas 'n eksplisiete dreigement aanskou teen professionele persone wat bloot hul werk met integriteit doen. Dit is die soort gedrag wat gewoonlik agter die skerms van mag plaasvind, maar selde deur kameras vasgevang word. Etienne Du Plessis, wat besef het dat die situasie heeltemal buite sy beheer was, het 'n drastiese besluit geneem. Met 'n autoritaire gebaar het hy hom tot Gideon gewend. Verwyder my naam van die koperslys. Ek sal nie aan hierdie veiling deelneem nie. Daarna het hy na Lienke gedraai, wat onbewoge gebly het. Sy stem was laag, maar gelaai met 'n somber belofte. Jy het geen idee wat jy nou net gedoen het nie, my siekind. Dit eindig nie hier nie. Lienke se antwoord was verwoestend in sy kalmte, meneer het die volste reg om te koop wat hy wil. Maar wanneer die waarheid aan die lig kom, en dit kom altyd, sal almal weet dat u gewaarsku is en trots boorrede gekies het. Die woorde, uitgespreek met die wysheid van iemand veel ouer as haar 16 jaar, het die miljarder oombliklik stilgemaak. Daar was 'n waardigheid in Lienke se houding wat dramaties gekontrasteer het met die onbeheerste uitbarsting van 'n man wat 'n tegnologiese ryk beveel het. Die regstreekse uitsending het soos 'n veldbrand deur sosiale media versprei. Hitsmerke soos valsmotor en Lienke's die miljarder het reeds die toponderwerpe oorheers. Miljoene Suid-Afrikaners het regstreeks die stryd tussen 'n tiener van nederige herkoms en een van die magtigste mans in die land opgehou. Nog belangriker, hulle was getuie van die presiese oomblik waarop 'n selfverklaarde, selfgemaakte miljarder die vooroordeel wat hy altyd weggesteek het, geopenbaar het, en gewys het dat sy transformasie van arm na ryk nie sy minagting vir die werkersklas genees het nie, dit het net die rigting daarvan omgekeer. Riaan Burger, wat die omvang van die krisis besef het, het 'n uitvoerende besluit geneem. Dames en here, in die lig van die omstandighede, kondig ek die tydelike opskorting van hierdie veiling aan totdat ons 'n volledige en onafhanklike tegniese verifikasie van al die voertuie kan uitvoer. Eksklusiewe motorvoertuie heg die hoogste waarde aan sy integriteit en die vertroue van sy kliënte. 'n Intense geroesemoes het die saal gevul. Sommige versamelaars het die besluit toegejuig, terwyl ander heftig geprotesteer het. Die afslaershuise span het woes rondbeweeg en probeer om die skade te beperk. Etienne Du Plessis, verlate deur sy gewone kalmte, het met swaar tree na die uitgang gestap. Toe hy by Lienke verbygaan, het hy kortliks gestop. Jy weet nie met wie jy speel nie, het hy gefluister, net vir haar om te hoor. Lienke het sy blik vasgehou. Ek weet presies met wie ek speel, meneer Du Plessis. Met iemand wat sy herkoms vergeet het, maar steeds die slegste daarvan dra. Die miljarder het weggestap, sy gespanne liggaam het die ingehoue woede verraai. Anneliese Botha het Lienke en Andries genader, terwyl die kameraman Etienne se stormagtige vertrek bly verfilm het. Besef julle die moed wat julle vandag getoon het die verslaggewer gevra, hierdie keer nie op die lig nie. Om iemand met die mag van Etienne Du Plessis die hoof te bied, is nie vir almal beskore nie. Andries het sy arm om sy dogter se skouers gesit, met duidelike trots in sy moe oë. My dogter het altyd geweet dat die waarheid meer werd is as enige fortuin. Dit is wat my pa ons geleer het.
Lienke, wat nog besig was om die omvang van die gebeure te verwerk, het die beweging om haar dop gehou. Kenners is haastig ingeroep, bestuurders het gespanne in afgeleë hoeke gesels, sekuriteitswagte het die beskerming van die perseel versterk. Wat gaan julle nou doen, het Anneliede gevra. Du Plessis se dreigemente was redelik eksplisiet. Andries het diep gesug. Terug aan Pretoria toe. Ons het 'n werkswinkel om te bestuur. Die res sal die tyd leer. Terwyl hulle gesels het, het Riaan Burger met 'n ernstige uitdrukking teruggekeer. Meneer van der Merwe, ons het u kundigheid nodig. Ek versoek dat u vir 'n paar dae in Johannesburg bly. Die afslaershuis sal natuurlik alle uitgawes dek, ons moet hierdie situasie volledig opklaar. En wat van die internasionale kenners wat julle so baie genoem het Lienke gevra, sonder om 'n effense toon van ironie te kan onderdruk. Riaan het die ordentlikheid gehad om verleë te lyk. Ons kontak Alfa Romeo se hoofkantoor in Italië. Hulle stuur 'n span ingenieurs en historiese direk vanaf Milaan. Maar eerlikwaar, na wat ek vandag gesien het, vertrou ek julle tegniese oog meer as enige geraamde sertifikaat. Die onmiddellike gevolge was reeds gevoel. Anneliede se selfoon het onophoudelik gevibreer met kennisgewings, die regstreekse uitsending het alle kykersrekords vir die program gebreek. Sosiale media het ontplof met kommentaar, ontledings, memes. In minder as 'n uur het die verhaal van 'n tiener van Gesina wat 'n miljarder in die verdediging van die waarheid uitgedaag het, die verbeelding van die hele land aangegryp. Maar vir Lienke, terwyl sy haar pa dopgehou het wat tegniese besonderhede met Riaan bespreek het een vraag bly hang: hoe het sulke perfekte replikas, wat in staat was om bekende kenners te mislei, by die mees gesogte afslaershuis in Suid-Afrika beland? Wie het die vaardigheid gehad om sulke vervalste meesterstukke te skep en, nog belangriker, waarom? Die nag sou lank wees. En sy het geweet met 'n helderheid wat ver bo haar ouderdom was, dat daardie konfrontasie in die veilingsaal slegs die begin was van iets veel groter. Die volgende oggend het Johannesburg ontwaak onder 'n fyn moetreën, tipies van die stad. In die hotelkamer het Lienke wakker geword met die aanhoudende geluid van kennisgewings op haar selfoon. Gedurende die nag het die video van die konfrontasie op 'n plofbare wyse viraal gegaan. Hitsmerke soos Meisie van die Valsmotor en Lienke Du Plessis het alle sosiale media platforms oorheers. Sy het op die bed gaan sit, haar oë gevryf terwyl sy die gebeure van die vorige aand probeer verwerk het. Langs haar op die bedkassie het haar selfoon onophoudelik aanhou vibreer. Boodskappe van vriende in Pretoria, van skoolmaats, selfs van mense wat sy skaars geken het. Almal wou meer besonderhede weet, almal het haar soos 'n soort heldin behandel. 'n Sagte klop aan die deur het haar gedagtes onderbreek. "My kind, is jy wakker?" Andries se stem het moeg geklink. "Ek is pa. Kom maar in." Andries het die kamer binnegekom met 'n bekommerde uitdrukking. Hy was reeds aangetrek en het gelyk of hy nie veel geslaap het nie. In sy hande het hy 'n tablet gehou. "Die situasie het groter geword as wat ons gedink het," het hy gesê en op die rand van die bed gaan sit. "Kyk hierna." Hy het die tablet vir sy dogter gegee. Op die skerm het die land se belangrikste nuuswebwerf 'n opskrif in vetletters vertoon: "Skandaal in die wêreld van luukse motors, tiener ontmasker miljoen rand bedrog." Onder die opskrif was 'n foto van Lienke wat Etienne Du Plessis aanstaar, die vasberadenheid duidelik op haar jong gesig in kontras met die woede op die miljarder se gelaat. "My genade," het sy gemompel en haar vinger oor die skerm geskuif om die volledige artikel te lees. Die teks het die konfrontasie in detail beskryf, die tegniese beweringe uiteengesit en genoem dat die afslaershuis die geleentheid opgeskort het vir 'n bykomende verifikasies. "Daar is meer," het Andries voortgegaan. Riaan Burger het gebel. Die span van Alfa Romeo het vanoggend vroeg uit Milaan aangekom. Hulle gaan die voertuig vandag ondersoek en hulle wil hê ons moet teenwoordig wees. Lienke het geknik en 'n mengsel van angs en bevestiging gevoel. En as ek verkeerd is, pa." Andries het vir die eerste keer daardie oggend geglimlag. Moe, maar opregte glimlag. "Jy is nie. Ons albei weet dit. Maar selfs al was jy, my kind, die belangrikste is dat ons gedoen het wat ons geglo het reg was. Jou oupa het altyd gesê dis beter om met eerlikheid verkeerd te wees as met lafhartigheid reg hê." Hulle het vinnig gereed gemaak en na die plek gegaan waar die voertuig gestoor is, 'n hoë sekuriteitspakhuis aan die buitewyke van die stad. Tydens die rit het Andries in stilte bestuur, verdiep in gedagtes, terwyl Lienke die boodskappe op haar selfoon dopgehou het.
Een in die besonder het haar aandag getrek. Dit was van Carly, haar vriendin in Pretoria wat die verslaggewer Anneliese Botha gewaarsku het. Lienke, jy gaan dit nie glo nie. Anneliese se program het 'n absolute kykersrekord gebreek. En daar is meer. Vector Touch, die Plessis se maatskappy, het vanoggend alleen 4% op die beurs verloor. Span Lienke. Die omvang van die reperkusies het haar bang gemaak. 'n Eenvoudige tegniese waarneming het 'n domino-effek ontketen wat nou selfs die markwaarde van een van die land se grootste tegnologiemaatskappye beïnvloed het. Toe hulle by die pakhuis aankom, is hulle deur Riaan Burger sigbaar uitgeput deur die gebrek aan slaap en 3 mans met 'n Europese voorkoms, die kenners van Alfa Romeo, ontvang. Meneer van der Merwe, juffrou Lienke, het Riaan hulle formeel gegroet. Hierdie is Paolo Ricci, hoofingenieur van historiese restaurasie by Alfa Romeo, Lorenzo Brini, die handelsmerk se historikus, en Marco Ferretti, 'n spesialis in die stawing van klassieke voertuie. Die Italianers het pa en dogter met beleefde terughoudendheid gegroet. Dit was duidelik in hul oë dat daar 'n mengsel van nuuskierigheid en skeptisisme was. Hulle was nie gewoond daaraan dat hul sertifisering bevraagteken word nie, nog minder deur 'n Suid-Afrikaanse tiener. Signorina, het Paolo in sterk geaksentueerde Engels aan Lienke gesê, ons verstaan dat u teenstrydighede in die voertuig geïdentifiseer het. Ons wil graag u waarnemings hoor voordat ons eie ontleding begin. Lienke het diep asem gehaal. Dit was die oomblik van waarheid. Met 'n selfvertroue wat selfs haar pa verras het, het sy begin om elke bewys wat sy gevind het, in detail te verduidelik, die samestelling van die verf, die mikroskopiese merke op die reeksnommers, die presisie van die klinknaals. Die Italiaanse kenners het aandagtig geluister en af en toe kyke met mekaar uitgeruil. Toe sy klaar was, het Paolo 'n gebaar gemaak dat hulle die voertuig, wat onder 'n beskermende seil bedek was, moes nader. Kom ons verifieer, het hy eenvoudig gesê. Die volgende ure was gevul met intense tegniese ontleding. Die kenners van Alfa Romeo het gesofistikeerde toerusting gebruik, digitale mikroskope, spektrometers, driedimensionele skandeerders, terwyl Lienke en Andries toegekyk het, en af en toe vrae beantwoord of spesifieke punte aangedui het. Die spanning in die omgewing was tasbaar. Riaan Burger het in 'n hoek gebly, afwisselend tussen dringende telefoonoproepe en die angstige waarneming van die tegniese prosedures. Uiteindelik, na byna 4 ure se noukeurige ondersoeke, het Paolo Ricci van die voertuig weggestap. Sy gesig, voorheen skepties, het nou 'n uitdrukking van verbuistering en respek getoon. Signorina van der Merwe, het hy gesê en sy presisiebril afgehaal, u waarnemings is korrek. 'n Swaar stilte het oor die pakhuis neergedaal. Riaan Burger het sigbaar bleek geword. Absoluut korrek, het Paolo voortgegaan. Hierdie voertuig is 'n replika. Buitengewoon goed uitgevoer, moontlik die beste wat ek nog in my hele loopbaan gesien het, maar beslis nie 'n oorspronklike Alfa Romeo 8 2900 van 1937 nie. Lorenzo Brini, die historikus, het bygevoeg, die dokumentasie is onberispelik. Perfek vervals. As dit nie vir die tegniese ontleding was nie, sou dit onmoontlik wees om te bepaal dat dit nie die oorspronklike is nie. Riaan het gelyk of hy op die punt was om flou te word. Is julle absoluut seker? Onbetwisbaar, het Marco Ferretti, die derde kenner, bevestig. Die verf bevat chemiese komponente wat eers in die 1980 is ontwikkel is. Die reeksnommers is met lasertegnologie hergrafeer. Die interne struktuur, hoewel indrukwekkend in sy getrouheid, toon moderne metallegerings. Lienke het 'n golf van verligting en bevestiging gevoel. Dit was nie 'n fout nie. Haar instinkte, geoefen deur jare se waarneming van haar oupa en haar pa, was korrek. Ek moet erken, het Paolo voortgegaan en hom met opregte respek tot haar gewend, dat ek beïndruk is. Om hierdie teenstrydighede sonder gevorderde toerusting te identifiseer, slegs met tegniese kennis en skerp waarneming, is merkwaardig. Ek het by my oupa en my pa geleer, het Lienke eenvoudig geantwoord. Hulle het altyd gesê 'n motor vertel sy eie storie, as jy weet hoe om te luister. Riaan Burger het die oomblik onderbreek, sigbaar ontsteld. Dit is 'n ongekende ramp, 'n vervalste voertuig in ons hoofveiling die reputasie van eksklusiewe motorvoertuie. Eintlik het Andries ingegryp, glo ek daar is meer. Tydens die geleentheid het ek soortgelyke kenmerke in ten minste 8 ander voertuie opgemerk. Die bestuurder het letterlik gestrompel met die inligting. 8. Paolo Ricci het kyke met sy Italiaanse kollegas uitgeruil.
Ek stel voor ons ondersoek al die voertuie van die veiling. Onmiddellik. Die volgende 48 uur was 'n intense marathon van tegniese ontledings. Die Italiaanse span, nou versterk deur bykomende kenners wat haastig van ander Europese motorvervaardigers ingeroep is, het elke voertuig wat vir die veiling geskeduleer was, noukeurig ondersoek. Linke en Andries het aktief aan die hele proses deelgeneem en insigte gebied gebaseer op hul praktiese ervaring met ou voertuie in perspektief wat, soos Paolo privaat erken het, die meer akademiese benadering van die Europese kenners perfek aangevul het. Aan die einde van die uitputtende verifikasie het die waarheid in sy volle skokkende omvang na vore gekom. Van die 24 voertuie wat vir die veiling geskeduleer was 9 gesofistikeerde replikas, insluitend 6 van die 8 wat Andries aanvanklik geïdentifiseer het. Die afslaershuis het amptelik in 'n krisis beland. Noodvergaderings is belê, prokureurs geraadpleeg, kommunikasiestrategieë haastig geformuleer. Die pers wat die aanvanklike konfrontasie reeds in 'n mediafenomeen omskep het nou die ontdekking van die bedrog in nog groter verhoudings versterk. Op die oggend van die 3de dag, terwyl Linke en Andries ontbyt in die hotel geëet het Riaan Burger 'n private vergadering versoek. Die situasie is kompleks, het hy verduidelik, met diep kringe onder sy oë van iemand wat daar lank nie behoorlik geslaap het nie. Blykbaar was daar geen doelbewuste misdaad nie. Die oorspronklike verkopers is ook mislei, die replikas is van geslag tot geslag as oorspronklik is oorgedra, met onberispelike dokumentasie, maar het nooit 'n streng tegniese verifikasie ondergaan nie. Hoe is dit moontlik, het Andries gevra. Hoe is sulke perfekte replikas vervaardig? En waarom? Riaan het diep gesig. Die Italiaanse kenners het 'n teorie. Na die Tweede Wêreldoorlog is baie klassieke Europese voertuie vernietig of verloor. In sommige gevalle het klein gespesialiseerde werkswinkels oorspronklikes uit fragmente herbou en geleidelik byna al die onderdele vervang. Tegnies was dit nie die oorspronklike voertuie nie, maar hulle is so gedokumenteer. En met die verloop van dekades het Linke voltooi, terwyl sy verstaan, is hierdie herkonstruksies as oorspronklikes verhandel en het hulle oënskynlik wettige herkoms en dokumentasie opgebou. Presies, het Riaan bevestig. Dit is soos 'n skip waarvan al die onderdele mettertyd vervang is. Is dit nog dieselfde skip? Die filosofiese vraag het vir 'n paar oomblikke in die lug gehang voordat Riaan voortgegaan het. Hoe dit ook al sy, eksklusiewe motorvoertuie is diep dankbaar vir julle integriteit. As dit nie vir julle was nie, sou ons onwetend replikas as oorspronklikes verhandel het, wat enorme verliese en onherstelbare skade aan ons reputasie sou veroorsaak het. Andries het ernstig geknik. Ons het net ons werk gedoen. En daarvoor het Riaan voortgegaan, wil ons, benewens die aanvanklik ooreengekome betaling, 'n aansienlike bonus as erkenning aanbied. Boonop wil ons u, Andries, as 'n permanente tegniese konsultant vir toekomstige veilings aanstel. Die aanbod was vrygewig, veel meer as wat die klein werkswinkel in Gesina in maande sou kon verdien. Andries en Linke het betekenisvolle kyke uitgeruil. Ek waardeer die aanbod, het Andries versigtig geantwoord. Ek sal moet oorweeg hoe dit by ons werkswinkel in Pretoria sou inpas. Riaan het vir die eerste keer in dae geglimlag. Natuurlik, ek verstaan volkome. Dit is nie 'n besluit wat haastig geneem moet word nie. Na die vergadering, terwyl hulle hul tasse gepak het om na Pretoria terug te keer, het Linke nagedink oor die ongelooflike reeks gebeure wat deur 3 eenvoudige woorde ontketen is: "U motor is vals." Waaraan dink jy, my kind, het Andries gevra en haar pynsende uitdrukking opgemerk. Aan hoe alles so vinnig verander het sy geantwoord. Maar ek dink ook aan Du Plessis. Andries het gefrons. Daardie arrogante man. Hoekom? Ek kan dit nie verduidelik nie, maar ek voel hierdie storie is nog nie verby nie. Haar voorgevoel was korrek, alhoewel op 'n manier wat nie een van hulle kon voorsien nie. In die dae wat gevolg het, terug in die roetine van die werkswinkel in Gesina, het Linke en Andries probeer om 'n normale lewe te hervat. Maar normaliteit het 'n verre konsep geword. Die storie van die tiener wat miljoene rand bedrog ontmasker het nasionaal versprei. Joernaliste het daagliks by die werkswinkel opgedaag en onderhoude gesoek. Nuwe kliënte het opgedaag, aangetrek deur die skielike roem. Meer verrassend was egter die eposse wat begin aankom het. Die eerste een het van die Universiteit van Pretoria gekom, 'n aanbod van 'n volle beurs vir Linke om meganiese ingenieurswese te studeer wanneer sy hoërskool voltooi.
Daarna het soortgelyke uitnodigings van Wits, die Universiteit van Stellenbosch en ander instansies gevolg. Andries het die transformasie met 'n mengsel van trots en bekommernis dopgehou. Aan die een kant het sy dogter se toekoms nog nooit so belovend gelyk nie. Aan die ander kant het die bedekte dreigemente van Etienne du Plessis steeds in sy ore weerklink. Die miljardêr het sedert die voorval van die openbare radar verdwyn. Sy maatskappy, VectorTech, het onstuimigheid op die aandelemark ervaar met ontleeders wat die emosionele stabiliteit van sy hub na die virale video bevraagteken het. Gerugte van 'n moontlike tydelike skorsing het in korporatiewe kringe die ronde gedoen. Dit was toe presies 2 weke na die voorval in Johannesburg, dat 'n amptelike koevert by die werkswinkel aangekom het. Binne-in geregtelike kennisgewing, Etienne du Plessis het Lienke en Andries van der Merwe vir naamskending gedagvaar en 'n miljoene rand vergoeding geëis vir skade aan sy reputasie en sy maatskappy. Andries se hart het gesak toe hy die dokument lees. Hoe kon hulle die regsmag van 'n miljardêr die hoof bied? Hoe sou hulle prokureurs betaal vir 'n regstryd wat jare lank kon voortsleep? Hy kan dit nie doen nie, het Lienke verontwaardig geprotesteer. Ons was reg. Die motor was vals. Hy kan en hy doen dit, het Andries geantwoord, die bekommernis duidelik op sy moe gesig. Dit gaan nie daaroor om reg of verkeerd te wees nie, my kind. Dit gaan oor mag. En in hierdie speletjie het hy baie meer as ons. Daardie aand het die nuus van die regsgeding na die pers uitgelek. Weereens het Lienke en Andries hulself in die middel van 'n mediastorm bevind. Maar hierdie keer was die toon anders. Die openbare mening, wat die tiener reeds as 'n simbool van integriteit teen arrogante mag omhels het met verontwaardiging gereageer op die poging tot geregtelike intimidasie. Hitsmerke soos du Plessis verloor en ontstaan by Lienke het sosiale media oorheers. Politieke kommentators en meningsvormers het die miljardêr se houding openlik gekritiseer as 'n voorbeeld van 'n lafare die gebruik van die regstelsel as 'n wapen teen gewone mense. Die volgende oggend het iets onverwags gebeur. Riaan Burger het persoonlik gebel. Eksklusiewe motorvoertuie sal al die kostes van julle regsverdediging dek, het hy sonder omhaal aangekondig. Ons sal nie toelaat dat julle dit alleen die hoof bied nie, na die diens wat julle aan ons instelling gelewer het. Voordat Andries hierdie inligting kon verwerk, het nog 'n verrassende oproep plaasgevind. Anneliese Botha, die ondersoekende verslaggewer wat die konfrontasie regstreeks uitgesaai het by die werkswinkel opgedaag, vergesel van 'n man met 'n deftige voorkoms. Hierdie is Marius Joubert, het sy voorgestel. Een van die mees gerespekteerde prokureurs in die land in sake van naamskending. En hy wil julle pro bono verteenwoordig. Die prokureur het sy hand na Andries uitgesteek. Wat met u familie gebeur, verteenwoordig 'n klassieke geval van misbruik van ekonomiese mag. Dit sal 'n eer wees om julle te verdedig. Terwyl hierdie onverwagse alliansies gevorm het 'n stille krisis agter die skerms van korporatiewe mag ontvou. Die direksie van VectorTech het 'n noodvergadering belê. Belangrike aandeelhouers het bevraagteken of Etienne du Plessis, met sy toenemend wisselvallige gedrag, nog geskik was om die maatskappy te lei. Die hoofkantoor van VectorTech het 'n indrukwekkende gebou van glas en staal in die sakesentrum van Johannesburg beslaan. Daardie oggend was die atmosfeer in die vergadersaal op die 30ste verdieping so koud soos die minimalistiese dekor wat dit gekenmerk het. 12 mense het om 'n ovaaltafel van swart marmer gesit, almal in onberispelike formele drag, almal met ernstige uitdrukkings. Etienne du Plessis het die lede van sy direksie met 'n mengsel van minagting en wantroue dopgehou. Na 2 dekades aan die absolute hoof van die maatskappy wat hy gestig het, was hy nie gewoond daaraan dat sy besluite bevraagteken word nie. Die regsgeding is nodig, het hy met 'n snydende stem gesê en die uiteensetting van sy regsbestuurder onderbreek. Daardie meisie en haar pa het my reputasie in die openbaar beswadder. Miljoene mense het daardie klug aanskou. Christa Naughty, die ervare regsbestuurder, het haar bril met 'n presiese gebaar reggeskuif voordat sy geantwoord het. Met alle respek, Etienne, die regsgeding is kontraproduktief. Eerstens, hulle was tegnies korrek. Die motor was inderdaad 'n replika, soos deur internasionale kenners bevestig. Tweedens, die statistieke van openbare sentiment dui daarop dat 89% van die vermeldings van VectorTech die afgelope 2 weke negatief is, direk verwant aan die konfrontasie met die tiener. Dit is irrelevant, het Etienne teruggekap en die argumente met 'n ongeduldige gebaar van die hand gewys. Wat saak maak, is die beginsel.
Niemand verneder Etienne du Plessis in die openbaar en kom daarmee weg nie. Hendrik Venter, voorsitter van die direksie en een van die eerste beleggers in Vector Touch, het sy keel skoongemaak voordat hy gepraat het. Etienne, dit gaan nie net oor jou persoonlike reputasie nie. Die beeld van die maatskappy is ernstig gekompromiteer. Ons het 14% van ons markwaarde in 2 weke verloor. 3 regeringskontrakte is onder hersiening. Ons internasionale vennote het kommer uitgespreek. Die spanning in die kamer was tasbaar. Du Plessis het stadig na elkeen van die aanwesiges gekyk, sy gesig 'n masker van geforseerde beheer. Wil julle hê ek moet terugstaan? Dat ek 'n buurtwerktuigkundige om verskoning moet vra? Ons wil hê jy moet ophou om 'n nog dieper gat te grawe, het Hendrik met ongewone fermheid geantwoord. Die direksie het tydens jou afwesigheid gestem. Ons versoek formeel dat jy die regsgeding terugtrek en 'n openbare terugtrekking uitreik. Etienne het skielik opgestaan, sy hande op die marmertafel gesteun. Is dit 'n staatsgreep? Probeer julle my uitstoot? Ons probeer die maatskappy red wat ons almal gebou het Hendrik geantwoord en sy kalmte behou. Insluitend jy. Ek is Vector Touch. Etienne se stem het deur die kamer weergalm. Sonder my sou julle niks gehad het nie. Ek het uit Soweto gekom en dit uit niks opgebou. Terwyl julle heel elite skole bygewoon het ek myself programmering op afgedankte rekenaars geleer. Die skielike stilte wat op sy uitbarsting gevolg het, was meer veelzeggend as enige woord. Christa Noute was die eerste om dit te verbreek. Etienne, jy bewys presies die punt wat die openbare mening maak. Man wat uit die buurt gekom het, maar nou mense verag soos hy self was. Die sin het Etienne soos 'n klap getref. Vir 'n oomblik het iets soos bewustheid deur sy oë gegaan, maar dit is gou vervang deur gekrenkte trots. Ek het 'n belangrike vergadering, het hy verklaar en sy dokumente bymekaar gemaak. Ons sal hierdie bespreking op 'n ander tyd voortsit. Sonder om 'n antwoord af te wag, het hy die kamer verlaat en 'n direksie agtergelaat wat verdeeld was tussen ergernis en opregte bekommernis. In sy private kantoor het Etienne die deur toegemaak en vir homself 'n wyskei geskink, en die feit dat dit slegs 10:00 die oggend was, geïgnoreer. Die amber vloeistof het sy keel gebrand terwyl hy die horison van Johannesburg deur die panoramiese venster bekyk het. Hoe het hulle by hierdie punt uitgekom? Hoe het 'n eenvoudige besoek aan 'n veiling in hierdie openbare betrekkinge nagmerrie ontaard? Sy persoonlike selfoon het gelei en 'n nommer vertoon wat hy nie herken het nie. Normaalweg sou hy dit ignoreer, maar iets het hom laat antwoord. Du Plessis. Meneer Du Plessis, ek is Marius Joubert, die prokureur wat Andries en Lienke van der Merwe verteenwoordig. Etienne het sy bloed na sy kop voel styg. Hoe het jy hierdie nommer gekry? Dit is op die oomblik irrelevant. Ek bel om u in te lig dat ons 'n robuuste teenhuis vir naamskending, intimidasie en morele skade voorberei. Boonop ondersoek my kantoor patrone van soortgelyke gedrag in die sakeloopbaan. Dreig jy my? Ek lig u bloot in oor die volgende prosesstappe. Tensy natuurlik meneer sy posisie heroorweeg en die ongegronde regsgeding teen my kliënte terugtrek. Die miljardêr het diep asem gehaal en probeer om die groeiende woede te beheer. Jou bluf is pateties. Jy kan vir jou kliënte sê dat. Dit is nie 'n bluf nie, meneer Du Plessis, het die prokureur hom met 'n kalm stem onderbreek. En ek moet u inlig dat hierdie oproep opgeneem word met u nou uitdruklike kennis. Ons sal u besluit tot die einde van die dag afwag. Die oproep is beëindig en het Etienne in 'n toestand van woedende verbuistering gelaat. Wie het daardie prokureur gedink hy is? Wie het daardie familie van werktuigkundiges gedink hulle is? Intussen in die beskeie werkswinkel in Gesina het Lienke 'n vergasser verstel met die metodiese presisie wat haar gekenmerk het. Om aan engines te werk was nog altyd haar manier om komplekse gedagtes en emosies te verwerk. En in daardie onstuimige dae het sy daardie toevlug nog nooit so nodig gehad nie. Hoe kry jy dit reg om te konsentreer met alles wat aan die gang is, het Carly, haar beste vriendin, gevra wat vir 'n ondersteuningsbesoek oorgekom het. Lienke het haar skouers opgetrek sonder om haar oë van die onderdeel wat sy ondersoek het, af te haal. Die engine gee nie om of jy beroemd is of nie, of jy gedagvaar word of nie. Hy wil net met respek en aandag behandel word. Carly het geglimlag en die eenvoudige wysheid in haar vriendin se woorde herken. Die universiteite hou aan om vir jou beursaanbiedinge te stuur.
Stukkies het gesê jy kan sonder matriekvrystelling ingaan op grond van erkende kennis. Ek het nog 2 jaar oor voor ek hoërskool klaarmaak, het Lienke geantwoord, alhoewel sy nie die trots in haar stem heeltemal kon wegsteek nie. En voor dit moet ons hierdie regsgeding oorleef. Julle gaan wen, het Carly met die tipiese selfvertroue van die jeug gesê. Almal is aan julle kant. Selfs my pa, wat nooit met enigiets saamstem nie, het gesê Du Plessis speel die rol van 'n sepieskurk. Die gesprek is onderbreek deur die geluid van 'n luukse motor wat voor die werkswinkel parkeer, 'n swart Porsche Cayenne met getinte ruite, heeltemal uit plek in daardie eenvoudige straat in Gesina. Andries, wat 'n kliënt by die toonbank gehelp het sy oë met 'n agterdogtige uitdrukking opgeslaan. Die afgelope dae het joernaliste, nuuskieriges en selfs 'n paar opportuniste na die klein werkswinkel gebring. Die deur van die voertuig het oopgegaan en 'n vrou van ongeveer 50 het met die diskrete elegansie wat slegs ware finansiële mag bied, uitgeklim. Sy het 'n perfek gesnyde grys pak en diskrete, maar sigbaar duur juwele gedra. Kan ek help, het Andries gevra, terwyl die vrou die werkswinkel binnegekom het en die omgewing met analitiese oë dopgehou het. Meneer van der Merwe. Ek is Helena Du Plessis. Die van het 'n onmiddellike reaksie veroorsaak. Andries het sigbaar verstyf terwyl Lienke, wat nader gekom het toe sy die aankoms gehoor het, op haar hoede was. Ek is Etienne se suster, het die vrou voortgegaan en die ongemak wat sy veroorsaak het, opgemerk. En ek wil graag met julle praat. Privaat, indien moontlik. Daar was iets in Helena se houding, opregte waardigheid wat gekontrasteer het met die arrogansie van haar broer, wat Andries sy aanvanklike reaksie laat heroorweeg het. Ons kan in die agterkamer praat, het hy aangedui, na 'n vinnige blik met sy dogter. Die kamer wat as kantoor gedien het, was eenvoudig, 'n werkstafel bedek met tegniese handleidings en fakture, 'n paar verslete stoele en aan die mure ou foto's van die werkswinkel. Een daarvan het Jacobus van der Merwe, die oorlede patriarg, langs 'n jong Andries gewys, albei glimlaggend voor 'n gerestaureerde engine. Helena het die foto met opregte belangstelling bekyk voordat sy gaan sit het. "Pa." Andries het geknik. Jacobus van der Merwe. Die beste werktuigkundige wat Suid-Afrika nog ooit geken het. En Lienke se oupa, het Helena bygevoeg en haar na die tiener gedraai met 'n sagte glimlag. Die meisie wat die moed gehad het om die waarheid vir my broer te vertel. Daar was 'n tasbare spanning in die lug. Andries en Lienke het stil gebly en gewag dat die onverwagse besoeker die doel van haar besoek sou openbaar. "Ek kan my indink julle wonder hoekom ek hier is," het Helena voortgegaan en haarself op die eenvoudige stoel reggeskuif. "Ek het nie gekom om my broer of sy maatskappy te verteenwoordig nie. Eintlik weet Etienne nie ek is hier nie en hy sou woedend wees as hy geweet het." "So hoekom het u gekom, mevrou Du Plessis?" het Lienke direk gevra. Helena het haar vir 'n oomblik bestudeer, met 'n blik wat meer as net haar voorkoms gelyk het te evalueer. Omdat iemand hierdie siklus van trots en vernietiging moet onderbreek voordat dit te laat is. Vir alle betrokke partye. Sy het die leer wat sy by haar gehad het, oopgemaak en 'n paar ou foto's uitgehaal en dit op die tafel geplaas. Andries en Lienke het vooroor geleun om beter te sien. Die beelde het 'n skraal tiener met 'n vasberade voorkoms gewys, wat in 'n klein geïmproviseerde werkswinkel in wat gelyk het na die motorhuis van 'n baie eenvoudige huis gewerk het. Op sommige foto's was die jong man gekonsentreer op verspreide elektroniese komponente, op ander het hy met trots gewys wat gelyk het na 'n rekenaar wat uit afgedankte onderdele saamgestel is. "My broer op 15-jarige ouderdom," het Helena verduidelik. "In Soweto, waar ons groot geword het. Etienne was nog altyd 'n genie met tegnologie, selfs sonder toegang tot formele kwaliteitsonderwys. Ons ma het as huiswerker gewerk, ons pa het die gesin verlaat. Ons het met die minimum geleef." Lienke het die beelde met groeiende belangstelling dopgehou. Die jong man op die foto's het dieselfde intensiteit in sy oë gehad wat sy in die miljardêr herken het, maar sonder die hardheid wat hom nou gekenmerk het. "Hoekom wys u dit vir ons?" het Andries verward gevra. "Omdat ek wil hê julle moet verstaan dat Etienne se reaksie nie oor die motor of oor julle gegaan het nie. Dit het oor homself gegaan." Helena het die foto's versigtig opgetel. "Toe my broer na Lienke gekyk het, het hy homself gesien, die briljante tiener van nederige herkoms wat almal onderskat het. En dit het hom verskrik. Ek verstaan nie," het Andries erken. As hy met Lienke geïdentifiseer het, hoekom het hy met soveel vaardigheid gereageer? Helena het diep gesug.
Omdat Etienne dekades lank probeer het om sy herkoms uit te wis. Hy het 'n persona van 'n gesofistikeerde en kosmopolitiese sakeman gebou. Hy het homself van ou vriende uit die gemeenskap gedistansieer en elite aksent en maniere aangeneem. Vir hom verteenwoordig daardie seun van Soweto swakheid, kwesbaarheid, alles wat hy gesukkel het om te oorkom. Die verduideliking het vir 'n paar oomblikke in die lug gehang, terwyl Andries en Lienke die implikasies daarvan verwerk het. Dit was Lienke wat uiteindelik die stilte verbreek het. So, toe ek gesê het die motor is vals. Het jy onwetend gesuggereer dat hy ook was, het Helena voltooi. Dat sy transformasie 'n vervalsing was so perfek soos daardie Alfa Romeo, indrukwekkend van buite, maar gebou op 'n fundamentele bedrog. Andries het sy gesig gevryf, skielik moeg. Dit verklaar baie, maar dit verander nie ons situasie nie. U broer het ons gedagvaar, ons lewensbestaan, ons reputasie bedreig. Dit is hoekom ek hier is, het Helena geantwoord, haar toon nou meer dringend. Etienne is in 'n selfvernietigende spiraal. Die direksie van Vector Touch oorweeg dit om hom te skors. Sy obsessie met hierdie saak beïnvloed sy professionele oordeel, sy gesondheid, alles. En wat verwag u moet ons doen, het Andries gevra, 'n tikkie frustrasie in sy stem. Dat ons om verskoning moet vra omdat ons die waarheid gepraat het. Dat ons die valse beskuldigings moet aanvaar. Nee, het Helena ferm geantwoord. Ek verwag dat julle my sal help om my broer van homself te red. Sy het 'n pouse geneem en haar volgende woorde versigtig gekies. Ek het nodig dat julle instem om Etienne te ontmoet in private ontmoeting, sonder prokureurs, sonder die pers, net julle drie. Die voorstel was so onverwags dat pa en dogter ongelowige kyke uitgeruil het. Hoekom sou ons dit doen, het Lienke gevra. U broer het duidelik gemaak wat hy van ons dink. Omdat, ten spyte van alles wat gebeur het, julle goeie mense is, het Helena eenvoudig geantwoord. En omdat onder al daardie arrogansie en woede Etienne ook is. Of ten minste was. Sy het nog 'n item uit die leer gehaal, 'n gelamineerde koerantkopie, vergeel deur tyd. Die opskrif, gedateer 1997, het aangekondig, jong man uit agtergeblewe gemeenskap wen nasionale tegnologieprys. Die foto het 'n jonger Etienne Du Plessis gewys, met 'n stralende uitdrukking van trots, wat 'n trofee vashou. Langs hom, dame met 'n nederige voorkoms, sy ma vermoedelik, met sigbare trane van emosie. Dit is die ware Etienne, het Helena saggies gesê. Die seun wat die wêreld met tegnologie wou verander, wat gedroom het om oplossings vir mense soos hy te skep. Voordat sukses, geld en die vrees om na armoede terug te keer om verander het in die man wat julle ontmoet het. Die stilte wat gevolg het, was diep. Andries het die koerantbeeld bestudeer en in daardie vasberade jong man dieselfde vonk herken wat hy in sy dogter se oë gesien het wanneer sy 'n besonder uitdagende meganiese probleem opgelos het. En as ons tot hierdie ontmoeting instem, het hy uiteindelik gevra, wat gebeur dan? Ek kan niks beloof nie, het Helena eerlik erken. Behalwe dat dit 'n geleentheid sal wees vir julle almal om verby die maskers en vooroordeele te kyk. Lienke, wat pynsend gebly het, het uiteindelik gepraat, pa, ek dink ons moet aanvaar. Andries het verbaas na sy dogter gekyk. Is jy seker? Na alles wat hy gedoen, gesê het. Oupa het altyd gesê, dis maklik om 'n engine reg te maak, moeilik om menslike trots reg te maak, het Lienke met 'n wysheid bo haar jare geantwoord. Maar dat dit die moeite werd is om te probeer. Helena het geglimlag, sigbaar ontroer deur die antwoord. Jou oupa was blykbaar 'n wyse man, Lienke. Hy was, het die tieners saamgestem. En hy het ook geglo dat almal 'n tweede kans verdien. Selfs engines wat as onherstelbaar beskou word. Die ooreenkoms is daar en dan gesluit in 'n beskeie werkswinkel in Gesina, so ver van die glaskantoorgeboue waar Etienne Du Plessis sy ryk gebou het. Die ontmoeting sou die volgende week plaasvind, op neutrale terrein, 'n ou plaas aan die buitewyke van Pretoria, 'n eiendom van die Du Plessis familie, ver van die oë van die pers en openbare nuuskierigheid. Toe Helena gegroet het, het Andries 'n vreemde mengsel van vrees en hoop gevoel. Ek hoop ons doen die regte ding, my kind. Lienke het die Porsche Cayenne dopgehou wat met die grondpad afry, die stof wat deur die dierbande opgeskop is, het die lig van die ondergaande son weerkaats. Jy weet, pa, ek dink vir die eerste keer sedert dit alles begin het, is ons regtig in beheer van die situasie. Die volgende oggend, tot almal se verbasing, het Etienne Du Plessis amptelik die terugtrekking van die regsgeding teen Andries en Lienke van der Merwe aangekondig.
Die media het onophoudelik gespekuleer oor die redes vir die skielike verandering van posisie. Aandele van Vector Tech het met 3% gestyg net met die aankondiging. Niemand behalwe 3 mense het geweet dat die ware konfrontasie en moontlik die ware versoening nog moes kom nie. Die grondpad het deur sagte heuwels gekronkel en die Pretoriaanse bosveld met sy rooierige streep deurgesny. Andries het die werkswinkel se ou golf in stilte bestuur, terwyl Lienke die landskap deur die passasiersvenster dopgehou het. Die tipiese plantegroei van die bosveld, verdraaide bome, geharde struike en die goue gras wat in die wind wieg, het 'n byna droomagtige toneel onder die intens blou lig geskep. Is jy seker dis hierlangs, het Andries gevra en weer die aanwysings geraadpleeg wat Helena Du Plessis gestuur het. Volgens die gips is ons op die regte pad, het Lienke bevestig en haar selfoon nagegaan. Nog 3 kilometer tot by die plasing. Die eenvoud van daardie oomblik, pa en dogter in 'n beskeie motor, wat op 'n min gebruikte pad ry, het dramaties gekontrasteer met die omvang van die gebeure wat hulle daarheen gebring het. Die afgelope weke is hul name in nasionale koerante, te programme, potgoeie en ontelbare besprekings op sosiale media genoem. Vir baie Suid-Afrikaners het Lienke van der Merwe 'n simbool van integriteit en moed in die aangesig van mag geword. Dink jy nog ons doen die regte ding, het Andries gevra, sonder om sy oë van die pad af te haal. Lienke het vir 'n paar oomblikke nagedink voordat sy geantwoord het. Eerlik? Ek weet nie. Maar ek sal eerder probeer en spyt wees as om spyt te wees dat ek nie probeer het nie. 'n Ligte glimlag het op Andries se lippe verskyn. Jou ma het altyd iets baie soortgelyks gesê. Die vermelding van haar ma, wat 5 jaar tevore oorlede is, het 'n oomblik van pynsende stilte gebring. Albei het geweet dat Clara van der Merwe met haar onwrikbare deernis en stille wysheid hierdie poging tot versoening sou goedgekeur het, hoe onwaarskynlik dit ook al gelyk het. Uiteindelik het hulle die plaashek gesien, eenvoudige houtstruktuur met die naam Ararariskamp ingekerf. Daar was geen vertoon of tekens van weelde nie, net die natuurlike skoonheid van die goed versorgde grond. 'n Werknemer het vir hulle gewag en, nadat hy hulle geïdentifiseer het, die hek oopgemaak en die pad na die opstal aangedui. Die binnepad, om so met IP's wat in daardie tyd van die jaar nog sonder blomme was, het na 'n tradisionele plaashuis gelei, 'n wye stoep wat die gebou omring, ligte mure en rooi kleidak. 'n Bewaarde stukkie van die landelike Suid-Afrika, sonder oordaat of onnodige moderniteite. Toe hulle voor die huis parkeer, is hulle deur Helena ontvang, wat op die stoep vir hulle gewag het. Sy het die uitvoerende pak vir 'n denim en 'n eenvoudige hemp verruil, en het meer ontspanne gelyk, alhoewel 'n subtiele spanning in haar oë merkbaar was. Dankie dat julle gekom het, het sy hulle gegroet en haar hand na albei uitgesteek. My broer het 'n paar uur gelede aangekom. Hy wag vir ons in die agtertuin. Terwyl hulle deur die binnekant van die huis gestap het, versier met eenvoudige elegansie, wat ou familiestukke en elemente van streekskultuur vermeng het, het Helena verduidelik. Hierdie plaas het aan ons grootouers aan moederskant behoort. Dit is die enigste bate wat Etienne van ons vorige lewe behou het. Hy wou dit nooit verkoop nie, selfs toe hy desperaat geld nodig gehad het vir sy eerste ondernemings. Dis 'n pragtige plek, het Lienke opgemerk, opreg beïndruk deur die harmonie tussen die gebou en die omliggende natuur. Dis meer as pragtig, het Helena met 'n nostalgiese glimlag geantwoord. Dis autentiek. Soos min dinge in Etienne se lewe deesdae. Toe hulle by die agtertuin aankom, het hulle Etienne Du Plessis alleen op 'n houtbank sien sit, onder die ruim skaduwee van 'n ou mangeboom. Hy het informele klere gedra, 'n denim en 'n eenvoudige polohemp, en het met 'n veraf uitdrukking na die horison gekyk. Sonder die onberispelike pak en die intimiderende houding het hy amper soos 'n gewone persoon gelyk, kleiner, op een of ander manier meer kwesbaar. Toe hy die groep se nadering opmerk, het Etienne opgestaan. Sy gesig, gewoonlik 'n masker van berekende selfvertroue, het nou 'n komplekse mengsel van emosies geopenbaar, ongemak, wrevel, maar ook iets wat as 'n huiwerige erkenning geïnterpreteer kon word. Meneer van der Merwe. Juffrou Lienke. Sy stem, alhoewel formeel, het nie die vyandigheid van hul vorige ontmoetings gedra nie. Dankie dat julle hierdie ontmoeting aanvaar het. Dit was u suster wat ons oortuig het Andries met direkte eerlikheid geantwoord. Sy glo ons het dinge om uit te sorteer. Helena het na 'n tafel wat onder die afdak voorberei is, met verversings en eenvoudige versnaperinge gewys. Miskien kan ons daar gemakliker gesels. Die 4 het gaan sit om hul deur 'n aanvanklike stilte gelaai met onuitgesproke verwagtinge.
Dit was Etienne wat dit uiteindelik verbreek het. Ek kan my indink julle wonder hoekom ek die regsgeding teruggetrek het. Onder andere het Andries bevestig en vir homself 'n glas klapperwater geskink. Etienne het 'n vinnige blik met sy suster uitgeruil voordat hy voortgegaan het. Helena het my laat besef dat my reaksie buite verhouding was. Die regsgeding sou niemand bevoordeel het nie, behalwe miskien my gekrenkte ego. En die prokureurs het Lienke met 'n tikkie jeugtige ironie bygevoeg wat 'n onwillekeurige glimlag by Helena ontlok het. Ja, en die prokureurs het Etienne saamgestem en die tiener met nuwe belangstelling bestudeer. Jy is baie soos ek op jou ouderdom was. Slim. Vreesloos. Miskien oormatig selfversekerd. Ek verkies om dit tegnies akkuraat te noem, het Lienke teruggekap en sy blik vasgehou. 'n Gespanne stilte het op die opmerking gevolg, totdat Etienne iets verrassends gedoen het. Hy het gelag. 'n Kort, byna huiwerige, maar opregte lag. Regverdig, het hy toegegee met 'n knik van sy kop. Tegnies akkuraat is 'n goeie beskrywing. Helena, wat 'n opening in die dialoog opgemerk het saggies ingegryp. Etienne, hoekom wys jy hulle nie die werkswinkel nie? Die miljardêr het oombliklik ongemaklik gelyk, maar het geknik. As julle belangstel. Werkswinkel, het Andries verbaas gevra. My broer hou 'n klein meganiese werkswinkel hier op die plaas, het Helena verduidelik. Dit is iets soos 'n private stokperdjie. Etienne het opgestaan en 'n gebaar gemaak dat hulle hom moes volg. Dis meer 'n toevlugsoort as 'n stokperdjie, om eerlik te wees. Hy het hulle met 'n klippad na 'n diskrete skuur gelei, 'n paar meter van die hoofhuis af. Toe hy die deur oopmaak, het 'n ruimte homself geopenbaar wat Andries en Lienke se oë van verbasing laat trek het. Dit was 'n onberispelik georganiseerde meganiese werkswinkel, gereedskap in perfekte orde gerangskik, 'n gepoleerde betonvloer, professionele beligting. In die middel van die ruimte, gedeeltelik bedek deur 'n beskermende seil, was 'n 1967 Volkswagen Kewer in die proses van restaurasie. Is u 'n werktuigkundige? Die vraag het uit Lienke se lippe ontsnap voordat sy dit kon keer, die verbasing duidelik in haar stem. Etienne het na die voertuig gestap en die bakwerk aangeraak met 'n vertroudheid wat 'n opregte verbintenis geopenbaar het. Voordat ek in rekenaars belang gestel het ek in motors belang gestel, het hy verduidelik. Sy stem het 'n ander toon aangeneem, sagter, minder defensief. In Soweto was daar 'n werkswinkel waar ek na skool gehelp het in ruil vir 'n paar munte. Dit is waar ek die grondbeginsels van meganika geleer het. Andries het die kewer genader en die werk met ervare oë ondersoek. Die restaurasie word goed gedoen. Dit respekteer die oorspronklikheid. Ek probeer getrou bly aan die oorspronklike ontwerp, het Etienne saamgestem, en daar was 'n onmiskembare trots in sy stem. Elke onderdeel, elke detail, presies soos dit die fabriek in 1967 verlaat het. Hoekom 'n kewer, het Lienke gevra en die voertuig met opregte belangstelling omsirkel. Met u hulpbronne kan u enige klassieke motor in die wêreld restaureer. Etienne het 'n blik met Helena uitgeruil voordat hy geantwoord het. Dit was ons oupa aan moederskant se motor. Die enigste waardevolle besitting wat hy gehad het. Toe hy oorlede is, moes dit verkoop word om mediese skuld te betaal. Ek het myself beloof dat ek eendag 'n identiese model sou vind en dit sou restaureer. Die onthulling het in die lug gehang, gelaai met onuitgesproke betekenisse. Daardie man wat 'n miljard-rand tegnologiereus gebou het sy vrye tyd daaraan gewy om met sy eie hande 'n beskeie simbool van sy herkoms te restaureer. Daarom wou u daardie Alfa Romeo so graag hê, het Lienke skielik afgelei, die stukke van die legkaart het in haar ratse verstand in plek geval. Dit was nie net 'n motor vir u versameling nie. Dit was 'n simbool van u transformasie. Etienne het haar aangekyk, verras deur die skerpsinnigheid van die waarneming. Ja, het hy na 'n oomblik erken. Daardie motor het verteenwoordig alles wat ek bereik het. Die definitiewe bewys dat ek my herkoms oortref het. Maar u het nooit 'n motor van 12 miljoen nodig gehad om dit te bewys nie, het Andries saggies opgemerk. U eie storie is reeds genoeg bewys. 'n Reflektiewe stilte het die omgewing gevul. Etienne het sy hand oor die kewer se enjinekap gestreel, byna liefdevolle gebaar, voordat hy weer gepraat het. Toe jy gesê die Alfa Romeo is vals, het iets binne my gebreek. Sy stem, gewoonlik ferm en beheerst, het nou 'n ongekende kwesbaarheid geopenbaar. Dit het nie oor die motor gegaan nie. Dit het oor my gegaan. Oor my grootste vrees.
Watter vrees, het Lienke gevra, haar nuuskierigheid het haar versigtigheid oorweldig. Dat, ten spyte van alles wat ek gebou het, van al my sukses, ek steeds as bedrieger gesien sou word. Iemand wat voorgee om te wees wat hy nie is nie. Etienne het sy blik opgeslaan en die tiener direk aangekyk. Toe jy, met al jou jeug en nederige herkoms, my in die openbaar gekonfronteer het, was dit asof jy my grootste onsekerheid vir die wêreld ontbloot het. Die rou eerlikheid van die bekentenis het almal verras. Helena, wat die toneel met ingehoue emosie dopgehou het haar broer genader en haar hand op sy skouer geplaas in 'n gebaar van stille ondersteuning. Ek verstaan, het Lienke na 'n oomblik gesê, haar stem versag deur die skielike begrip. Regtig. Soms, wanneer ek aan robotika-kompetisies by die skool deelneem, voel ek dat ek nie hoort nie. Dat die ander leerders van privaatskole met ouers wat ingenieurs is, meer weet, meer verdien. Etienne het haar met nuwe belangstelling dopgehou. En hoe hanteer jy dit? My oupa het gesê gereedskap gee nie om wie dit vashou nie, net oor die vaardigheid van die hande, het Lienke met 'n skaam glimlag geantwoord. So ek konsentreer op wat ek goed kan doen, nie op wat ander mag dink nie. Die eenvoudige wysheid van die opmerking het Etienne diep geraak. Vir 'n oomblik het sy blik verdwaal in die horison wat sigbaar was deur die werkswinkel se venster, die Suid-Afrikaanse bosveld wat oneindig onder die oop hemel uitgestrek het. Jou oupa was blykbaar 'n wyse man. Hy was, het Andries bevestig. Jacobus het meganika uit noodsaaklikheid geleer, nie uit keuse nie. Maar hy het daardie noodsaaklikheid in passie en uitnemendheid omskep. Etienne het stadig geknik, asof hy die woorde verwerk. Toe, onverwags, het hy sy hand na 'n nabygeleë gereedskapskis uitgesteek en 'n ou Engelse sleutel uitgehaal, sigbaar goed versorg ten spyte van die tekens van uitgebreide gebruik. Hierdie was die gunsteling gereedskap van die werktuigkundige wat my die eerste konsepte geleer het, daar in Soweto, het hy verduidelik en die voorwerp met duidelike eerbied vasgehou. Toe ek my eerste maatskappy begin het hy dit vir my as geskenk gegee en gesê ek sal altyd moet onthou om die boute van die werklikheid vas te draai. Destyds het ek nie die betekenis heeltemal verstaan nie. En nou, het Helena saggies gevra. Nou besef ek hy het gepraat oor om verbind te bly met jou herkoms, met jou fundamentele waardes. Etienne het Andries en Lienke met nuwe vasberadenheid aangekyk. Iets wat ek langs die pad verloor het, tussen finansiële state en markwaardasies. Die miljardêr het na 'n klein werkbank gestap, waar planne en projekte van die kewer sorgvuldig georganiseer was. Tussen hulle was 'n geraamde foto, 'n tiener Etienne, wat langs 'n ouer man voor 'n beskeie werkswinkel staan. Meneer Fouché, het hy met 'n kopbeweging aangedui. Die man wat my geleer het dat die regmaak van stikkende dinge 'n vorm van waardigheid is. Dat om te verstaan hoe dinge werk die eerste stap is om dit te transformeer. Lienke het die foto genader en dit met opregte belangstelling bestudeer. Leef hy nog? 'n Skaduwee van hartseer het oor Etienne se gesig gegaan. Hy is 3 jaar gelede oorlede. Ek het nie die begrafnis bygewoon nie. Ek was op 'n konferensie in Singapore en het 'n miljoene rand ooreenkoms gesluit. Die spyt in sy stem was tasbaar, byna fisies in sy intensiteit. Helena, wat die gesprek stilweg gevolg het ontroerd gelyk deur haar broer se seldsame vertoning van kwesbaarheid. Etienne het sy saggies ingegryp, miskien is dit tyd om vir hulle die ware rede vir hierdie ontmoeting te vertel. Die miljardêr het diep asem gehaal, soos iemand wat voorberei vir 'n duik in onbekende waters. Hy het hom tot Andries en Lienke gewend, sy gesig het 'n hernieuwde vasberadenheid geopenbaar. Ek het julle nie net hierheen gebring om die regsgeding terug te trek of vrede te maak nie, het hy begin. Maar om iets meer betekenisvol voor te stel. Andries en Lienke het verbaasde kyke uitgeruil. Ek wil graag 'n stigting finansier, het Etienne voortgegaan. In die naam van Jacobus van der Merwe, julle pa en oupa, 'n organisasie wat toegewy is aan die opleiding van jong werktuigkundiges uit agtergeblewe gemeenskappe, en hulle toegang gee tot kwaliteit tegniese onderwys en geleenthede wat normaalweg ontoeganklik sou wees. Die voorstel onverwags en vrygewig, het pa en dogter oombliklik sprakeloos gelaat. Dit is nie geld wat ek aanbied nie, het Etienne verduidelik en hul verbasing opgemerk. Dit is 'n manier om die nalatenskap te eer van iemand wat, soos meneer Fouché, geglo het dat tegniese kennis 'n vorm van bevryding is. Andries het sy hand deur sy grys hare gevee, sigbaar geraak deur die voorstel. 'n Stigting in my pa se naam. Met u as tegniese direkteur, as u aanvaar, het Etienne bevestig.
En Lienke as mentor vir die jeugprogram, wanneer sy gereed is. Victor Tatch sal die befondsing en administratiewe struktuur verskaf, maar die opvoedkundige visie sal heeltemal Jellison wees. Hoekom? Lienke se vraag was eenvoudig, direk gelaai met opregte nuuskierigheid. Etienne het versigtig oorweeg voordat hy geantwoord het. Omdat julle my gered het van 'n fout wat verder as geld gestrek het, dit sou die uiteindelike skande van my lewe gewees het. Maar nog belangriker. Hy het 'n pouse geneem en sy woorde met ongewone sorg gekies. My reaksie daardie aand het nie oor die motor gegaan nie. Dit het gegaan oor die sien van die persoon wat ek eens was in jou, en daardie weergawe van myself so gehaat dat ek dit in iemand anders probeer vernietig het. Die bekentenis, rou in sy eerlikheid, het in die lig gehang soos 'n bevrydende waarheid. Helena, wat die toneel met tranerige oë dopgehou het haar broer genader en sy hand in hare geneem in 'n gebaar van stille ondersteuning. Ek vra nie om vergifnis nie, het Etienne voortgegaan en Lienke direk aangekyk. Wat ek gedoen het, was onvergeeflik. Ek vra vir 'n kans om daardie verskriklike oomblik in iets konstruktiefs te omskep. En iets wat nie net die nagedagtenis van u oupa eer nie, maar ook die ideale wat ek self langs die pad laat vaar het. Andries en Lienke het betekenisvolle kyke uitgeruil, 'n stille gesprek tussen pa en dogter wat meer as woorde gekommunikeer het. Ons sal die besonderhede moet bespreek, het Andries uiteindelik gesê. Om te verseker dat die stigting werklik jong mense bevoordeel wat andersins nie geleenthede sou hê nie. Natuurlik, het Etienne saamgestem. Al die bepalings sal deursigtig wees, met volle autonomie vir julle in opvoedkundige besluite. En ek het 'n bykomende voorwaarde, het Lienke bygevoeg en almal verras. Etienne het sy wenkbroue gelig, nuuskierig. Wat sou dit wees? 'n Subtiele glimlag het op die tiener se lippe verskyn. Dat meneer weer met sy hande begin werk. Dat my pa u leer as 'n manier om weer met u herkoms te verbind. Nie om te ontken wie u geword het nie, maar om te eer waar u vandaan kom. Die versoek, onverwags en diep betekenisvol, het iets fundamenteels in Etienne geraak. Vir 'n oomblik het sy sorgvuldig gekonstrueerde fasade van 'n onverstoorbare miljardêr heeltemal ineengestort en die seun van Soweto onthul wat oorleef het, weggesteek onder laag van sukses en aangeleerde arrogansie. Dit sal 'n eer wees, het hy geantwoord, en die emosie in sy stem was onmiskenbaar. Op daardie oomblik, onder die goue middaglig wat deur die werkswinkel se vensters gefiltreer het iets buitengewoons gebeur. 'n Eerste opregte stap in die rigting van die genesing van wonde wat veel verder gestrek het as die konfrontasie by die veiling. Wonde van klas, van trots, van identiteit. Helena, wat die toneel met skaars bedwingde emosie dopgehou het uiteindelik verwoord wat almal gevoel het. Soms is die grootste wonderwerk nie om iets nuuts te bou nie, maar om te herstel wat onherroepelik gebroke gelyk het. En terwyl die son oor die Suid-Afrikaanse bosveld begin sak het en die lig met skakerings van oranje en pers gekleur het die 4 teruggestap na die plaashuis, nie as teenstanders of vreemdelinge nie, maar as mense verenig deur 'n nuwe en brose, dog belowende begrip. 'n Begrip gebore uit die mees onwaarskynlike frase, "U motor is vals." Die maande wat gevolg het op die ontmoeting by Ararariskamp het transformasies gebring wat niemand daardie middag onder die bosveldhemel kon voorsien het nie. Die herfs het plek gemaak vir die winter vir die lente, en met die verandering van die seisoene het ook die lewens van diegene wat betrokke was by die buitengewone verhaal wat met 3 eenvoudige woorde begin het, verander. Op 'n sonnige Septemberoggend, 6 maande na die konfrontasie by die veiling, het 'n klein skare by 'n opgeknapte skuur in Gesina bymekaar gekom. Die ruimte voorheen verlate is omskep in 'n moderne tegniese sentrum, met die nuutste toerusting wat harmonies langs tradisionele gereedskap gerangskik is. Aan die mure tussen tegniese skemas en opvoedkundige diagramme het 'n lewensgrootte foto uitgestaan, Jacobus van der Merwe, glimlaggend, met 'n Engelse sleutel in sy hand. Jacobus van der Merwe Stichting vir Tegniese Bemagtiging het die bord by die ingang aangekondig, in eenvoudige, maar waardige letters, presies soos die man wat dit vereer het, sou verkies het. Lienke, nou 17, het senuweeagtig die kraag van haar formele hemp reggeskuif, dieselfde een wat sy by die noodlottige veiling gedra het, nou 'n persoonlike simbool van moed. Langs haar het Andries met ingehoue trots die jong mense dopgehou wat vir die openingsseremonie aangekom het. 20 tieners uit agtergeblewe gemeenskappe in Gauteng gekies vir die eerste groep van die tegniese opleidingsprogram. Jou oupa sou trots gewees het Andries opgemerk, sy stem effens bewoe. Nie net op die stigting nie, maar veral op jou.
Lienke het geglimlag en die gewig van daardie oomblik gevoel. Ek kan steeds nie glo dat dit alles begin het met 'n tegniese waarneming oor klinknaels en verf nie. Die gesprek is onderbreek deur die aankoms van 'n motor, nie 'n luukse voertuig soos verwag sou word nie, maar 'n onberispelik gerestoreerde 1967 Volkswagen Kewer in die oorspronklike donkerblou kleur. Van agter die stuurwiel het Etienne Du Plessis uitgeklim, nie geklee in sy gewone ontwerperspak nie, maar in 'n eenvoudige hemp en denim. Sy hande, voorheen altyd vlekkeloos, het nou die verklikkende tekens getoon van iemand wat gereeld met gereedskap en meganika werk. Goeiemôre, het hy gegroet en met 'n opregte glimlag nader gekom. Die groot dag het uiteindelik aangebreek. Die vorige 6 maande het 'n onwaarskynlike, maar buitengewoon transformerende verhouding tussen hulle gevestig. 2 keer per week het Etienne in sy private strale van Johannesburg na Pretoria gevlieg, net om ure in die Van der Merwe dogterwerkswinkel deur te bring en te leer of herleer hoe om met sy hande te werk onder die geduldige leiding van Andries. Die eerste sessies is gekenmerk deur ongemak en oomblikke van spanning. Die miljardair, gewoond daaraan om korporatiewe ryke met 'n woord te beveel, moes die fundamentele nederigheid van 'n leerling herleer. Sy vingers, gewoond aan sleutelborde en raakskerms, het stadig weer aangepas by die gewig van gereedskap, die teksture van metaal en geries. "Hoe gaan dit by Vector Thatcher?" het Andries gevra, terwyl hulle na die area gestap het, waar die seremonie sou plaasvind. "Verrassend goed," het Etienne geantwoord. "Die direksie is tevrede met die nuwe rigting van die maatskappy. Ons program vir sosiale verantwoordelikheid lok talente wat voorheen nie eers sou oorweeg het om vir ons te werk nie." Wat Etienne nie genoem het nie, uit nuutgevonde beskeidenheid, was die diepgaande transformasie in sy openbare beeld. Die verhaal van sy versoening met Lienke en Andries, sorgvuldig bestuur deur Helena, het 'n gevalle studie in korporatiewe verlossing en egtheid geword. Vector Thatcher, voorheen gesien as net nog 'n onpersoonlike tegnologiemaatskappy, is nou gevier vir sy toewyding aan sosiale insluiting en die waardering van tegniese diversiteit. Helena het by hulle aangesluit, elegant in 'n eenvoudige rok, met 'n leer met die laaste besonderhede van die geleentheid. Die joernaliste is in posisie. VIP-gaste arriveer. Alles is gereed om binne 15 minute te begin. Onder die vooraanstaande gaste vir die inhuldiging was figure wat deurslaggewende rolle in daardie onwaarskynlike reis gespeel het. Riaan Burger, van eksklusiewe motorvoertuie, wat die skandaal omskep het in 'n volledige hersiening van stawingsprotokolle in die mark vir klassieke motors. Anneliese Botta, die ondersoekende verslaggewer wie se regstreekse uitsending die gang van sake verander het, en verrassend genoeg, Paolo Ricci, die Italiaanse kenner van Alfa Romeo wat spesiaal vir die geleentheid na Suid-Afrika gevlieg het. Maar die ware protagoniste van daardie oggend was die 20 jong mense wat in die voorste rye gesit het, tieners tussen 14 en 18 jaar oud, afkomstig uit uitdagende realiteite, met oë wat mengsel van senuweeagtigheid en verwagting getoon het. Vir hulle het die Jacobus van der Merwe Stichting meer as tegniese opleiding verteenwoordig. Dit was 'n deur na 'n toekoms wat slegs maande tevore onbereikbaar gelyk het. Toe die seremonie uiteindelik begin, was dit Lienke wat eerste die woord geneem het, tot die verbasing van baie. "Welkom by die Jacobus van der Merwe Stichting," het sy begin, haar jong, maar selfversekerde stem wat deur die ruimte weerklink het. "Sommige van julle herken my dalk van die nuus as die meisie van die valsmotor." 'n golf van sagte lag het deur die gehoor gegaan. "Maar vandag is ons nie hier om oor valsmotors te praat nie. Ons is hier om autentieke kennis, werklike vaardighede en ware geleenthede te vier." Haar oë het oor die gesigte van die geselekteerde jong mense gegaan, sommige skaam, ander uitdagend, almal met stories van oorkoming soortgelyk aan haar eie. "My oupa, Jacobus van der Merwe, het geglo dat gereedskap nie omgee wie dit vashou nie, net oor die vaardigheid van die hande. Hy het groot geword in 'n tyd toe mense van nederige herkoms selde toegang tot formele tegniese onderwys gehad het. Hy het geleer deur waar te neem, te vra, aan te dring. En hy het een van die grootste werktuigkundiges geword wat hierdie land nog ooit geken het, nie as gevolg van diplomas of sertifikate nie, maar as gevolg van sy onvermoeide toewyding aan uitnemendheid." Andries, wat sy dogter met onverbloemde trots dopgehou het, het gevoel hoe trane in die hoek van sy oë vorm. Clara, sy oorlede vrou, sou so trots gewees het om Lienke op daardie oomblik te sien, nie net vir haar moed nie, maar vir haar vermoë om 'n konfrontasie in samewerking te omskep, 'n oomblik van spanning in 'n geleentheid vergroei. "Hierdie stigting is gebore uit 'n onwaarskynlike storie," het Lienke voortgegaan.
'n storie wat ons daaraan herinner dat ons soms die moed moet hê om moeilike waarhede te praat, selfs wanneer almal om ons die gemak van 'n goed uitgewerkte valsheid sou verkies. Maar dit leer ons ook dat daar, na die konfrontasie, ruimte is vir wederwysige begrip en groei. Sy het 'n gebaar in Etienne se rigting gemaak en hom genooi om by haar aan te sluit. Die miljardêr het vorentoe beweeg met 'n nederigheid wat maande tevore ondenkbaar sou gewees het. Toe Lienke vir my gesê het die motor wat ek op die punt was om te koop, vals was, het hy begin, was my eerste reaksie woede en ontkenning. Nie omdat ek haar tegniese bevoegdheid betwyfel het nie, maar omdat daardie waarheid 'n diep onsekerheid binne my aangeraak het. Die eerlikheid van die bekentenis het die volle aandag van die gehoor getrek. Joernaliste wat die gewone korporatiewe toespraak verwag het, het vorentoe geleun, geïntrigeerd deur hierdie ongewone vertoning van kwesbaarheid van 'n miljardêr. Ek het in Soweto, Johannesburg, groot geword, het Etienne voortgegaan, sy stem nou sagter. Ek het basiese meganika in 'n gemeenskapswerkswinkel geleer, werk vir kennis verruil. Toe ek uiteindelik sosiaal kon opstyg deur tegnologie, het ek myself oortuig dat ek daardie herkoms, daardie verlede, moes uitwis. Ek het verander in iemand wat sy eie beginpunt verag het. Hy het 'n pouse geneem, sy oë het die van die jong mense in die voorste ry ontmoet. Dit het 'n moedige tiener met 3 generasies se tegniese kennis in haar bloed gekos om my te wys dat egtheid nie iets is waaroor ons moet skaam nie. Dat ons herkoms nie merke is wat weggesteek moet word nie, maar fondamente waarop ons bou wie ons werklik is. Andries het by hulle aangesluit en die onwaarskynlike trio voltooi wat 'n openbare konfrontasie in 'n projek van sosiale impak omskep het. Saam het hulle die Jacobus van der Merwe Stichting amptelik geopen en die simboliese lint onder entoesiastiese applous geknip. Die res van die oggend is gewy aan tegniese aanbiedings en praktiese demonstrasies. Die geselekteerde jong mense het hul eerste ervaring gehad met die toerusting en metodes wat hulle die volgende 2 jaar sou bestudeer. Die program, sorgvuldig ontwikkel deur Andries met konsultasies van bekende tegniese kenners, het tradisionele meganiese kennis vermeng met die nuutste innovasies in motorelektronika, basiese programmering en volhoubaarheid. In 'n stiller hoek van die skuur het Paolo Ricci, die Italiaanse kenner van Alfa Romeo, opgewonde met Lienke gesels. Indrukwekkend wat julle hier gebou het, het hy in sy huiwerige Afrikaans opgemerk. In Italië implementeer ons stawingsprotokolle gebaseer op die waarnemings wat jy daardie dag gemaak het. Die Van der Merwe metode, noem ons dit. Lienke het effens gebloos met die onverwagse erkenning. Ek het net toegepas wat ek by my oupa en my pa geleer het. Soms is dit presies daardie kombinasie van tradisionele kennis en 'n vars blik wat die grootste innovasies genereer, het Paulo opgemerk. Terloops, ek het iets vir jou gebring. Hy het vir Lienke 'n amptelike koevert met die Alfa Romeo seël gegee. Binne-in 'n formele brief wat haar 'n betaalde internskap in die historiese restaurasie afdeling van die motorvervaardiger in Milaan aanbied, na die voltooiing van haar universiteitsstudies. Talente soos joune is skaars, het Paulo verduidelik. En ons het mense nodig wat die moed het om gevestigde sekerhede te bevraagteken, selfs wanneer dit ongemaklik is. Die onverwagse aanbod het Lienke oombliklik sprakeloos gelaat, 'n rariteit vir die normaalweg welsprekende tiener. Haar toekoms, wat slegs 6 maande tevore tot die grense van Gesina beperk gelyk het nou na internasionale horisonne uitgebrei. Intussen, in 'n ander sektor van die skuur, het Etienne aan 'n tegniese demonstrasie saam met die nuwe studente deelgeneem. Sy hande, wat voorheen miljard-rand kontrakte met dieselfde nonchalance onderteken het as wat ander supermarkwitansies teken, het nou gereedskap met groeiende bevoegdheid hanteer. Die gereelde lesse met Andries het slapende vaardighede wakker gemaak en hom weer verbind met 'n deel van homself wat doelbewus laat vaar is. Hierdie komponent, het hy aan 'n groep aandagtige tieners verduidelik, lyk eenvoudig, maar dit is die hart van enige moderne elektroniese inspuitingsstelsel. Om te verstaan hoe dit werk, is die eerste stap om te weet hoe om dit te verbeter. Daar was 'n opregte energie in sy verduideliking, entoesiasme wat hy selde in korporatiewe aanbiedings aan beleggers of direksies getoon het. Daar tussen gereedskap en engineonderdele het Etienne Duplessis 'n egtheid gevind wat die pak en das geleidelik versmoor het. Aan die einde van die dag, toe die gaste vertrek het en die nuwe studente na hul huise teruggekeer het slegs die 4 argitekte van daardie transformasie oorgebly: Andries, Lienke, Etienne en Helena. Sittend in die klein vergaderkamer van die stigting, het hulle 'n eenvoudige koffie en refleksies oor die buitengewone reis wat hulle verenig het, gedeel.
As iemand my 6 maande gelede gesê het ons sou vandag hier wees en hierdie vennootskap vier, sou ek dit onmoontlik gevind het Andries opgemerk en sy kop in opregte verbasing geskud. Die lewe het 'n eienaardige sin vir humor, het Helena saamgestem. En 'n wysheid wat ons dikwels in die hitte van die oomblik ontgaan. Etienne het die donker vloeistof in sy koppie pynsend dopgehou. Weet jy wat my die meeste verras? Dit is nie die stigting nie, ook nie die positiewe reperkussie vir die maatskappy nie. Dit is hoe anders ek van binne voel. Hoe so, het Lienke gevra, opreg nuuskierig. Vir dekades het ek 'n persona van sukses gebou, die selfgemaakte miljarder, die tegnologiegenie, die korporatiewe visionair. En hoe meer daardie beeld gestol het, hoe leer het ek gevoel. Hy het sy blik opgeslaan en elkeen van hulle aangekyk. Hierdie oggend in die werkswinkel saam met jou pa, terwyl ek leer of herleer om met my hande te werk het iets teruggebring wat ek nie geweet het ek verloor het nie. Egtheid, het Andries eenvoudig voorgestel. Etienne het geknik. Presies. En daarmee saam 'n soort innerlike vrede wat geen miljoene rand aankoop ooit gebied het nie. Lienke het geglimlag en presies verstaan wat hy beskryf het. Dit was dieselfde gevoel wat sy ervaar het wanneer sy 'n komplekse engine uitmekaar gehaal en weer aan mekaar gesit het, wanneer sy 'n probleem geïdentifiseer het wat ander geïgnoreer het, wanneer haar hande oplossings gevind het wat haar verstand nog nie heeltemal geformuleer het nie. Die paradoks van die vals Alfa Romeo het sy met 'n tikkie filosofiese ironie opgemerk. Hoe so, het Helena gevra, geïntrigeer. Daardie motor was 'n perfekte replika, tegnies uitsonderlik, esteties identies aan die oorspronklike. Vir enige toevallige waarnemer was dit ononderskeibaar van die ware Jakob. Maar tog was dit nie autentiek nie. Lienke het 'n pouse geneem en haar gedagtes georganiseer. Op dieselfde manier kan ons lewens bou wat van buite perfek lyk, sukses, rykdom, mag, maar wat aan fundamentele egtheid ontbreek. Etienne het haar met groeiende respek dopgehou. Jy moet oorweeg om filosofie te studeer, nie net meganiese ingenieurswese nie. Miskien is die twee dinge nie so verskillend as wat dit lyk nie, het Andries voorgestel. Albei poog om te verstaan hoe dinge fundamenteel werk, nie net op die oppervlak nie. Die gesprek het tot skemeraand voortgeduur, toe die eerste sterre die Pretoriaanse hemel begin stippel het. Dit was tyd om te groet, elkeen op pad na sy eie lewe. Etienne en Helena sou in die private straler na Johannesburg terugkeer. Andries en Lienke sou teruggaan na hul beskeie huis in Gesina. By die parkeerterrein voordat hulle vertrek het Etienne 'n laaste opmerking gemaak wat die buitengewone reis wat hulle gedeel het, perfek opgesom het. Weet jy wat ek uit dit alles geleer het? Dat die ware rykdom soms lê in die dinge wat geld nie kan vervals nie, integriteit, egtheid, opregte menslike verbindings. Lienke het geglimlag en gewaai terwyl die donkerblou kewer in die nag weggery het. Langs haar het Andries sy arm om haar skouers gesit in 'n gebaar van vaderlike trots. Jou oupa het altyd gesê die lewe is soos 'n goed ingestelde engine, al die onderdele moet in harmonie werk, elkeen op sy spesifieke plek, om beweging en doel te genereer. Pa en dogter het na hul ou golf gestap, wat nederig gelyk het in vergelyking met Etienne se onberispelik gerestaureerde kewer, maar wat sy eie storie van betroubaarheid en deursettingsvermoë gedra het. Wat dink jy sou oupa van dit alles gesê het Lienke gevra, terwyl sy haarself in die passasierssitplek tuis gemaak het. Andries het vir 'n oomblik nagedink, nostalgiese glimlag het sy moe gesig verlig. Hy sou waarskynlik gesê het motors kan vals wees, maar autentieke mense sal mekaar altyd herken, ongeag die verskille in onderstel of krag. En terwyl die bekende engine met 'n sagte dreuning tot lewe gekom het Lienke gedink aan hoe 'n eenvoudige tegniese waarneming 'n transformasie ontketen het wat sosiale klasse, trots en vooroordele oortref het. 'n Storie wat nie oor misdade of sameswerings gegaan het nie, maar oor die oudste en mees fundamentele menslike konflik, wanneer ons in ander die dele van onsself konfronteer wat ons die graagste wil ontken, en moet kies tussen die vernietiging van die boodskapper of die omhelsing van die ongemaklike waarheid wat hulle verteenwoordig. Etienne Du Plessis het uiteindelik die moeiliker en meer lonende pad gekies, die waarheid oor homself, oor sy herkoms, oor die seun van Soweto wat steeds binne die miljarder geleef het. En in daardie keuse het hy nie net openbare verlossing gevind nie, maar 'n innerlike vrede wat geen fortuin kon koop nie. Die Pretoriaanse nag het die stad met sy mantel van sterre omhels terwyl die ou golf sy pad huis toe gevolg het. Vir 'n toevallige waarnemer sou dit net nog 'n beskeie voertuig onder vele wees.
Maar vir Lienke en Andries van der Merwe was dit die perfekte simbool van hul buitengewone reis, sonder onnodige leekshede, sonder valse pretensies, net egtheid in elke onderdeel, in elke draai van die pad. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die storie van Lienke en Etienne het julle harte geraak. Om hierdie opwindende reis voort te sit, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende stories. Vind dit hier, deur links te klik. As jy van hierdie narratief oor egtheid en verlossing gehou het, moenie vergeet om op ons kanaal in te teken en 'n duimpie op vir die video te los nie. Elke dag bring ons unieke stories wat die kompleksiteit van die lewe en menslike verhoudings verken. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons wag vir julle in die kommentaar.